Baie dankie. Lord bless you, brother and sister. Die Here seën julle broers en susters. So bly om weer terug te wees in die Tabernakel vanmiddagkerk. Julle weet, julle sê wel, hierdie is nie 'n kerk nie, hierdie is die legioengebou. It's the church while the church is in you. Dis 'n kerk terwyl die kerk hier binne is. En God is in sy kerk, is dit reg? God is in sy mense, soos sy mense is sy kerk. So here we are. Hier is ons wat almal saam sit in hemelse plekke in Christus Jesus en geseënde gemeenskap geniet terwyl die bloed van Jesus Christus, God se seun, ons reinig van alle onreinheid. Is dit nie wonderlik nie? Just free at any time the Lord want to call us. We just take a little Net flight vry and op jump enige right tyd in wat die there. Here ons wil roep, styg ons net op en spring reg in die hemel in, net binne omtrent 2 sekondes na ons weg is. Blessed assurance. Is dit nie gaaf nie? Watter blye versekering. I was speaking some Ek het 'n time tyd ago gelede gepraat in 'n in a Christen Christian sakeman en businessman. ek dink dit was in Tijuana. Nee, verskoon my, dit was by Jamaica, Kingston, Jamaica. Hulle het al die hoë geplaastes en 'n klomp van die Kubane daarbo gehad. En daardie aand het iemand vir my gesê, nadat ek klaar gepraat het, gesê, ons hou ons dienste op die Wedrenbaan. Maar ek het afgegaan na 'n groot plek saam met die hoë geplaastes, julle weet, om daardie aand te preek en gesê, het hy gesê, jy's daardie prediker hierbo, is jy nie? En ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, wat doen jy hier onder by hierdie sakeman? I said, I am a business. Ek het gesê, ek is 'n sakeman. O, gesê, ek het nie geweet nie. Sê, ja, ek is 'n sakeman. Gesê, en watter soort besigheid is jy? I said, insurance business. Ek het gesê, versekeringsbesigheid. Hy het gesê, watter soort versekeringsbesigheid? I said, Ek het gesê, ewige lewensversekering. Ek is nog steeds in die besigheid. Nou, as enige iemand hier geïnteresseerd is om met my te praat oor 'n polis, with me, I'll be glad to talk with you anytime. sal ek bly wees om enige tyd met julle te praat. Ewige lewensversekering. Ek het skool toe gegaan saam met 'n seun, Wilmer Snyder, baie gawe kerel. Book of Deuteronomy, Boek van Deuteronomium 32:11. As the eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, Soos die arend haar nes opwek, oor haar kleintjies sweef, dra op haar vleuels en hulle opneem. now, the subject that I give out... Die onderwerp wat ek aangekondig het om oor te praat vandag was die arend wat haar nes opwek, soos die arend haar nes opwek. So sal ek julle nie nou te lank hou nie, dat daar tyd sal wees dat julle kan gereed maak en kerk toe kan gaan. Het julle goeie diens gehad vanmôre almal? O, likened his heritage to an eagle. sy erfenis vergelyk met 'n arend. Julle weet, ek het een keer oor arende begin lees en ek het uitgevind daar's omtrent 40 verskillende soorte arende. And about 8 different kinds are En omtrent mentioned in 8 the Bible. verskillende soorte word in die Bybel genoem. Some of them, they claim as... Party van hulle maak aanspraak as dat party van hulle aasvoëls was omdat hulle aas gevreet het. Maar dit was verkeerd. Ek sou net verskil van die man wat dit geskryf het, want ek ken arende. Eagles only eat live meat. Vultures eat... Arende eet net lewendige vleis, aasvoëls eet aas. Maar 'n regte arend maak sy eie vleis dood. Hy moet dit vars kry, net soos die grysbeer en die swartbeer. Black bear is a scavenger. He Swartbeer is 'n aasvreter, hy vreet aas. Maar die grysbeer, hy moet elke aand vars doodmaak of wanneer hy gaan vreet hy. And so is the eagle. Eagle gets fresh meat. En so is die arend, hy kry vars vleis. Hy wil nie enigiets hê wat oud is of oorskiet is of voorheen gebruik is nie. Hy wil sy eie vleis kry. So we are looking... So ons kyk na 'n groot onderwerp en 'n groot voël en ek was altyd lief vir die arend. Al het hy baie probleme vir my veroorsaak. Hy het baie takbokke opgevreet wat ek doodmaak, maar ek het nog altyd respek vir hom. Hy's 'n roofvoël en die Engelse woord arend self beteken om met die snabel te skeer. Hy skeer met sy snabel en voer dan. And that's a good way to look at it, a call of God. Goeie manier om daarna te kyk, 'n roeping van God, want God voer met sy mond en sy mond is sy woord waaruit sy woord voortkom. And he likened his heritage us until his... En hy het sy erfenis vergelyk ons met sy arendjies en hy self is die hoof van arend. Het julle dit geweet? God claims himself to be Jehovah Eagle. He's the God eagle maak himself. aanspraak om die hoof van arend te wees. Hy is self 'n arend. Hy is papa arend en ons is klein arendjies, sy kinders. Ek het baie van arende geleer soos ek hulle bestudeer het en ek's 'n groot liefhebber van die natuur. Die natuur is waar ek God die eerste keer gevind het
om hom dophou. Ek het die blomme dophou toe ek net 'n Sondag seun was en die klein blommetjies gesien die ryp sou hulle tref en hulle sou hulle hoofie buig en daar sou klein swart saadjie uit hulle uitval. Julle weet, hulle het 'n begrafnisstoet vir blomme. Het julle dit ooit geweet? Sekerlik God het 'n begrafnisstoet het beslis. Die herfsreën kom oor en huil net eislike groot trane af dat begrawe daardie blomsade doen dit beslis. Hy hou 'n begrafnisstoet. En dan lê hulle daar in die wintertyd wel die grond vries en die klein stingeltjie verdroog, die bol verdroog en die blomblare weg, die saadjie vries, bars oop, al die pulp in die saad loop uit. Jy mag 'n handvol van daardie grond neem, dit afneem na die laboratorium en dit toets en oor, en jy sal nooit enigiets van daardie saad daarin kry wat oorgebly het nie, maar laat die son net begin skyn. Daar is 'n kiem van die lewe iewers wat God versteek het in daardie saad iewers in daardie grond, van daardie saad, dit sal weer lewe. Ek het gedink as God 'n manier gemaak het vir 'n saad om weer te lewe, hoeveel te meer het hy 'n manier gemaak vir my om weer te lewe en vir jou om weer te lewe. Ek het eendag roomys geëet toe ek nog staatswildbewaarder van Indiana was. Daar was 'n ou Methodiste prediker met die naam van broer Spurgeon, 'n baie goeie ou man, Henryville, Indiana. Ek het op 'n stoel gesit en 'n bietjie roomys geëet, bietjie gesels en die landbouuur was aan. Klein vuurraad klip daar in Louisville het 'n masjien daar oor kan gehad wat hulle vermaak het wat 'n milliput kon laat lyk, presies net soos die een wat jy op die land gemaak het. En jy 'n sak vol gesit het wat die masjien gemaak het en 'n sak vol wat op die land gegroei het, hulle in jou hande gesit het, hulle deurmekaar gemeng het so jy hulle nie kon onderskei nie. Neem hulle na die laboratorium toe, sny hulle oop, hulle het elkeen soveel kalsium gehad en soveel vocht, net presies. Die manier wat jy hulle ooit weer sou uitken was om hulle te begrawe en albei van hulle sou vrot, maar die een wat die mens gemaak het, dit was die einde daarvan. Maar die een wat God gemaak het, het 'n kiem van die lewe gehad. Dit het weer opgekom. Ons kan kerklidmate wees, 'n goeie lewe probeer lei, maar broer, God se lewe is wat tel. Twee mans lyk net eenders gaan, albei van hulle gaan kerk toe, albei van hulle is diakens, albei van hulle is pastore. Een het 'n kiem van die lewe en die ander een het nie die kiem van die lewe nie. So die verskil is dat waar jy daardie natuur nuwe geboorte vind, daardie iets wat daarin is wat al die twyfel daaruit wegneem. 'n versekering hier binne gee dat jy weet jy het oorgegaan uit die dood na die lewe, want jou gees en sy gees is dieselfde. Hulle stem ooreen met mekaar. Hoe wonderlik is dit om die genade en die heerlikheid van God te ken, wat na ons toe gekom en uitgestort is in ons harte deur die Heilige Gees. Niks soos dit nie. Hier te bestudeer en hierdie kerels dophou, hierdie arende, hulle natuur dophou in 1 jaar bo in Colorado. Ek hou van jag en ek hou nie van. Ek's nie 'n moordenaar nie, 'n jagter. Ek daarvan om uit te gaan op die berg te kom, te gaan sit en die diere dophou, te sien hoe hulle beweeg. Nooit in my lewe, sover ek kan hou, meer as 'n kwota van enigiets geneem nie, want en julle jagter ons hou dit dis 'n sonde vir 'n Christen om die wet te breek. Julle behoort dit nie te doen nie. En onhou julle. Julle seentjies hier rond, moenie my rooiborsies skiet nie. Hulle is myne sien. Het julle ooit die legende van die rooiborsies gehoor, julle seentjies? Nou as julle na Engelse mossies wil skiet, dat hang van julle af en pappa en mamma en so voort sien. Maar my rooiborsies en duwe moet hulle nie skiet nie. Julle onthou dit. Dis my voels sien. Weet julle hoe hy sy klein rooiborsie gekry het? Hoeveel het ooit gehoor hoe hy dit gekry het? Die legende. Eendag was daar 'n man wat gesterf het aan 'n kruis. Almal het hom verlaat, selfs God het hom verlaat. Weet julle wat gebeur het? 'n Klein bruin voeltjie het na hom gekyk daar en so 'n jammer gevoel vir hom. Ek kyk, sy hande is deur spykers deurboor en sy voete is op 'n kruis vasgeslaan en hy was in die tronk. Weet julle wat hierdie klein bruin voeltjie gedoen het? Hy was so jammer vir hom. Hy het net reguit ingestorm en daardie spykers probeer uittrek en deur dit te doen, het hy sy borsie heeltemal rooi gemaak van die bloed. Van toe af het hy 'n rooi borsie gehad. Julle wil hom nie skiet nie, wil julle? Hy's 'n gawe klein voeltjie. Julle moet daar die klein blink oogies sien opkyk na my. Oh, die natuur, ek onthou ek van die arend geleer het. Een keer het ek in Colorado gesit, ek het opgehou, dit was in die lente beeste aankeer.
die beeste in te bring en ek het teen 'n heuwel opgeklim. Ek het Arend dopgehou hoe sy haar kleintjies bring en wat sy met hulle doen. En ek het gedink hoe verstommend, my verkyker geneem en reguit opgekom na waar sy was. Een jaar was ek daarbo besig om elende te jag. In die sneeu moet die elende onder te jag en die nie is hulle wild. Hulle gaan nie onder in die valleie in waar vissermanne en dinge partymal in die stroompies opkom nie, maar hulle bly baie hoog en daar was geen sneeu om hulle te laat afkom nie. Toe ek in die plaasboer was, het vertrek, ons sou mekaar sien binne die volgende 2 of 3 dae en ons sou ontmoet waar ons oor kan gejag het. Hy aan die een kant van die skeiding, ek aan die ander. Ek het omtrent 'n paar pakperde gehad en 'n saalperd, so ek het ver opgeklim waar ek nie my perd vroeg daardie oggend geneem het nie. En hoog opgegaan hom net gekniehalter, sodat hy 'n rukkie kon wy en hoog opgegaan. En in die herfs van die jaar rondom Oktober daar sal dit 'n tydjie reën en 'n tydjie sneeu. O, julle weet hoe dit is, amper soos 'n maart hieronder. Dan sal die son kom en dit alles afdroog. En 'n storm het opgekom, een van daardie vindige noordelikes. En daar was 'n omgewaaide boom naby. Ek was amper by die boomlyn en ek het net agter 'n boom ingegaan en soos hierdie gestaan tot die storm verby was. Na die storm verby was, het ek daar gestaan. Die wind het baie koud geword toe die storm gewoed, die wind gewaai en die reën geval het, die herfsreën, en die immergroen bome het gevries. Ver agter in die weste het die son uitgekom en ek het opgelet dit skyn ondertoe. En tref die kant van die berg, daar die immergroen bome het gevries, dit het 'n reënboog oor die vallei gevorm. Daar die yslike groot oog wat daar agter in die weste sit in daardie rigting kyk. Ek het gedink dis soos die oë van God wat heen en weer deur die hele aarde gaan. Weet, jy kan net nêrens heen gaan sonder dat jy God kan sien as jy net na hom sal soek nie. Hy's net oral. Jy moet hom egter eers hier binne kry om dan jou oë laat gebruik om te kyk. Hier binne hy sal jou tong gebruik om te praat, hy sal net jou hele wese gebruik, net soveel as wat jy aan hom sal oorgee. Dis hoeveel hy kan gebruik. God het 'n verskriklike tyd om 'n kerel te kry om oor te gee aan hom. So Samson. Samson was soort van 'n damesman. Hy het sy krag vir God gegee, maar hy wou nie sy hart vir God gee nie. Hy het dit vir die laaie gegee. En dis al wat God kon gebruik, was sy krag. Net soveel as wat jy vir hom sal gee, dis wat hy van jou kan gebruik. O, laat ons net alles vir hom gee. Sê, hier is ek, Here, neem my net. Terwyl ons was, ek het daar gestaan, ek het daarna gekyk, ek het daar die reënboog gesien en ek het gesê, kyk hier, God is reg bo op hierdie berg, daar is hy in die reënboog. Hulle sien hom in Openbaring 1 gelyk, julle weet, soos 'n reënboog wat wandel tussen die 7 goue kandelaars, en voorkom soos jaspis en sardiussteen. En Ruben eerste laaste en ek het daarna gekyk, ek het gedink, is dit nie pragtig nie? Omtrent daardie tyd het 'n ou grys wolf gehuil op die heuwel en die maat het dit beantwoord aan die onderkant. Ek het gedink, ja, daar's God daarin. Die storm het die elandtrop geskei, daar was omtrent ek het oor die 80 elende in daardie trop gekry. En ek het net die grootste bulle probeer kry soos enige iemand verstaan. Ek hou van hulle net soos julle met julle beeste sou maak. Julle wil hulle nie uitroei nie en net omdat jy hulle kan skiet nie, maar net die oues uithaal, want as jy dit nie doen nie, wel benadeel dit jou trop. En ek het 'n ou bul aan die kant hoor beel blaas omdat hy afgedwaal het van die ander trop. O, goeiste, julle praat van soos Dawid gesê, die diepte wat roep na die diepte. Daar bo gestaan en daar die wolf oor heel daar oorkant, hier die eland, hier oorkant hoor beel blaas iets ver onder in my binneste het begin opborrel. Ek het gedink, o God, ek het gedink, dis goed om hier te wees. Ek wens ek kon 3 tabernakels bou. Ek is so bly geword. Ek het my oë gewerk uit in die kant van die boom neergesit en om daardie boom het ek gegaan geskree net so hard as wat ek kon, op en af gespring en my arms heen en weer geklap. Ek het gesê halleluja, halleluja, halleluja rondom. Wel, as iemand in die woude was, so hulle gedink het, hulle het 'n maniak daar buite. Om die bos het ek gegaan net so vinnig as wat ek kon gaan en gesê, prys God, halleluja. Net so vinnig gehardloop as wat ek kon, want ek het net goed gevoel. Ek het nie omgekeer dat enigiemand anders my sien nie. Ek het net die stoom afgeblaas. As ek nie het nie, so ek gebars het, so ek moes net vlieg, 'n bietjie by die vletjie uitblaas. So ek het net om gegaan so vinnig as wat ek kon. Naderhand ek gestop en my hande opgegooi. Ek het gedink, daar is hy oorkant in die reënboog. Hier is hy hieronder wat huil in die wolk. Hier is hy wat beel blaas in die eland. Hier is hy in my hart. O, hy is net oral. En om die boom het ek weer gegaan. Ek het gedink, o, dis goed om hier te wees. Wens dat ek vir my 'n hut kan bou en hier bly.
En ek gedink, nee, soos dit was met Petrus, Jakobus en Johannes, daar's 'n siek kind net hier onder die heuwel, julle sien, moet afgaan. En terwyl ek daar gestaan het, het ek opgelet, ek moes 'n ou denne eekhoringkie ontstel het. En ek weet nie of julle dit, sekerlik julle ken, as dit enige ander plek is, het julle dit in Texas. Maar 'n denne eekhoringkie het opgespring op 'n stomp daar waar daar 'n ou omgewaaide boom was. En hy het net allerlei dinge vir my begin sê. Ek reken ek moes die kereltjie half dood laat skrik het. En ek het rondgehardloop soos daardie en oorkant toe gekyk en hy het daar gesit en na die sterkie rondgeklop, net babbel, 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 babbel. Ek dink, wat maak jy, ou kereltjie? Ek kan bid die einste God wat jou geskaap het. Wil jy nog daarvan sien? Hier gaan ek om en om en om, weer om. Ek het gedink, hoe het jy daarvan gehou? Hoekom hardloop jy nie 'n bietjie rond nie? Maar die enigste ding wat hy daar kon sit en gaan, babbel, 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 babbel. Maar ek gedink, nou God, waarom het u my aandag gefestig op daardie kereltjie, wanneer ek net so 'n wonderlike tyd hier het, ek en u? Ek het na hom gekyk en hy het eislike groot gogga oë, en in elk geval, julle weet, lyk asof hulle uitsteek op sy wange, veral as hy baie opgewonde raak, en hy het afgekyk soos hierdie, en ek het gedink, hy kyk nie na my nie. Ek het gevind, die winde wat in daardie storm gewaai het, 'n groot ou arend afforceer onder hierdie goed in, onder hierdie omgewaaide boom in. Hierdie eislike groot ou bruin arend het daar uitgekom, daar uitbeweeg. Dis waaroor die eekhoringkie opgewonde was. Hy het my glad nie geplan nie, hy was nie bekommerd oor my nie. So hy het daardie arend daar onder dop gehou, want daardie arend kon hom baie maklik optel, julle weet. Hy het daar uitgespring, hierdie groot arend, ek het dink, wel nou, wat weet jy daarvan? Ek het hierdie groot arend daar sien opspring en daardie eislike groot fluweel oë wat rondkyk, julle weet, en gedink, is dit nie 'n mooi ding nie, omtrent 10 voet van my afgestaan. Ek gedink, God, waarom het u nou my aandag op hierdie arend gevestig in plaas van om my te laat rondhardloop om hierdie boom? Ek weet nie hoekom u my na so 'n kerel sou laat kyk nie. Net stakbok doodmaak en hom nie goed bedek nie, sou hy hom wegdra. So waarom sou ek na so 'n kerel soos daardie moes kyk? Ek kyk na u hier buite in die reënboog, sien u hier buite in die hoor u in die wolf en al hierdie dinge. Sê, waar sou u in daardie arend wees? Tog het die Bybel gesê dat u 'n hoof vir arend is en ons is arendjies. So nou wonder ek, hoe sou u ooit in daardie arend wees? Ek dink, wat kon ek in hierdie kerel sien? Ek kan die eland sien. Hy's 'n eislike groot monarg. Hy's die monarg van die woude. Ek sien self die wol met sy eensame huil en ek kan die reënboog sien waar daardie kerel, wat van hom? Goddelik. Ek het net opgelet en hy daar gesit en ek het gesê, weet jy wat? Ek het gesê, ou kerel, ek kan jou skiet as ek wou. Ek het gesê, ek kan jou skiet, glo jy dit? Enige aandag aan my gegee en net daar gesit en daar die eislike groot kop wat opkyk, julle weet, daar die oë wat oor die hemel uitkyk, dan terugkyk na my. En ek het bly oplet uit dat daardie chipmunk dopgehou het. En ek dink hy het sy oog daarop gehad om daardie eekhoringkie te vang, is wat ek dink, of daardie grond eekhoringkie of denne eekhoringkie. Ons noem hulle chipmunks in Indiana, maar hulle is eintlik denne eekhoringkie. So ek het hom dit sien dop. Ek het gedink, wel wat van hom? Ek het gesê, wel, daar's een ding, hy is nie bang nie. Ek het gesê, ek sal sien hoe bang hy is. Ek het gesê, jy weet ek kan nou skiet. Hy het net na my gekyk. Ek het my hand aan my geweer toe begin opsteek en ek het hom daardie vere sien beweeg. Ek het gesê, ek sien dit. Ek sien wat dit is. En hy het geweet dat hy in daardie bome kon wees voor ek nog my hand op daardie geweer kon kry. Dis reg, hoekom? Hy het 2 vlerke gehad. God het hom 2 vlerke gegee om van gevaar af te ontsnap. Ek het hom daardie vere sien voel. Ek het gedink, o God, ek sien waar u nou is. Iemand het vir my gesê, is nie bang jy sal 'n fout maak partymal daarbo nie. Nee, solank ek net kan voel, sy God gegeewe teenwoordigheid is hier, laat hulle enigiets sê wat hulle wil, dit maak geen verskil nie. Ek is nie bang iemand sal 'n skoot op die afvuur nie. Nee, ek is nie bang solank ek sy teenwoordigheid kan voel nie. Daardie God gegeewe krag, dis al net sy teenwoordigheid hier rond voel. Is jy nie bang hulle sal jou klassifiseer as 'n holy roller nie? Hy het dit klaar gedoen, het niks gehelp nie. Ek gaan net in elk geval aan. So maak nie saak nie, net sy teenwoordigheid hier voel, jy weet, jy sien dat elke veer net reg lê. O, woeste. Ons behoort nou en dan na te gaan en net te kyk hoe alles voel. Dink julle nie so nie, ek hou daarvan, net daardie baie gemaklike gevoel te voel, soos wat ek net nou voel, sien, hy is nou reg rondom. En ek het gedink, wel, ek sien wat dit is, en nog iets, hy is nie bang nie, want hy weet waar hy staan, hy weet net hoeveel hy kan doen, en hoeveel hy nie kan nie. En hy vertrou sy God gegewe gawe om hom van gevaar af weg te neem.
En as God 'n arend soveel vertroue met instink kon gee, hoeveel groter vertroue behoort ons te hê, amen, met die krag van die Heilige Gees op ons, om ons uit gevaar uit weg te neem. Vlieg weg, sekerlik, kom net weg daarvan, styg net op, glo dit. Nie nodig dat ons so moet wees, siek wees, of opgebreek en verdeeld in 969 verskillende organisasies en dinge nie. Laat ons wegvlieg daarvan, amen, kom daaruit. Ons is nie gebind deur enigiets nie, maar vlieg net weg. Sy sê, o, daarvan wonderwerke is verby. Julle moet dit nie glo nie, voel net daar die God gegewe krag om jou, wat jou gered het en jou gevul het met die Heilige Gees. Wat's dit? Hou jou gevoelens van die Heilige Gees om jou, sien alles, die ratte loop almal reg. Goed geolie met oogsalf, julle weet, en alles, sodat die regte kan uitbeweeg, wanneer dit tyd word. Toe het ek hom 'n bietjie dopgehou, en ek het uitgevind dat hy nie bang was vir my nie, maar hy het moeg geword vir daardie ou eekhoringkie wat daar gesit het, ou denne eekhoringkie wat gesit het, wat maak babbel, 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 babbel. Hy het genoeg daarvan gehad, ek reik miskien het hy met instink geweet, dat ek hom in elk geval nie so geskiet het nie, want ek het hom bewonder terwyl hy daar gesit het. Ou van enigiets wat dapper is, ek haat 'n lafaard, ek haat 'n man om 'n man op 'n preekstoel te sien, kom en bang om sy oortuiging te spreek. Broer, ek sê jou, ek sou dit sê as hy my geskiet het, net dieselfde. Ek gaan na kantoor toe en iemand word genees deur die krag van God, bang om iets daaroor te sê. Iemand sê dat hulle, ja, ek glo die Here is 'n geneeser, en dan bang om daarvan te getuig. O broer, skaam vir die Heilige Gees, God kan jou nie gebruik nie. God wil manne van dapperheid hê. Amen. Ons is verwant aan die leeu uit die stam van Juda. Dit reg, erns, onwrikbaarheid, dapperheid. Hoe ek kon begin met daardie leeu en hier van my teks afdwaal. Oor hierdie arend, ek het hom vir 'n paar minute dopgehou en naderhand het hy moeg geword om daardie babbel daar te hoor. So hy het net een groot sprong gegee en hy het sy vlerke geklap, sy vlerke omtrent 3 keer geklap soos daardie, en hy was klaar bo daardie bome. Toe het ek gedink, goeieste, wat 'n krag, die wind het my amper omgewaai toe hy daar opgesteeg het. Die krag van daardie vlerke wat opkom. Soos daardie, hy was reg bo aan daardie bome. Ek het gedink, goeieste, hy kan ver vlieg. Weet julle wat, hy het nooit weer sy vlerke geklap nie, nee. Hy het net geweet hoe om hulle te stel. En elke keer wat die wind so inkom, sou hy 'n bietjie hoër opry. Hy sou hulle weer verstel. Wanneer die winde in die vallei so opkom, sou hy bietjie hoër ry. Nee, meer een keer klap nie. Hy het net weggery. Daar gestaan, ek het begin huil, ek het gedink, Here, ek gaan nog 'n aanval kry, net so seker so die wêreld. En ek het gekyk en daar het hy gegaan en ek het hom dopgehou totdat hy net 'n klein swart spikkeltjie geword het, ver in die lug. Ek het gedink, dis reg, Here, dit is nie sluit hierby aan en gaan sluit daarby aan en klap hier en klap daar en klop, daar van een plek na ander nie. Dis om te weet hoe om jou vlerke in die krag van geloof te stel en weg te vlieg. Al daardie aardsgebonde eekhoring, daar sit sy babbel, die dae van wonderwerk is verby. Babbel, nie so iets soos die Heilige Gees nie, babbel, dis alles onsin, dis net opgewerk, dis entoesiasme, glad nie so iets nie. Goeieste, stel net 'n vlerke, halleluja, wanneer die Heilige Gees inkom soos 'n golf, ry net reggie daarop soos daardie. Gaan nie die pad nie daarmee, gaan op, totdat jy dit nie eers meer kan hoor nie. Dis die manier, kom so hoog in die atmosfeer van God se genade, totdat jy eers daardie babbel hier hoor nie. Dood word vir jou, jy's bo in die hemel. Nou, 'n arend is die hemelse voël gemaak. Hy is beslis en daar's geen ander voël wat by hom kan kom nie. Nee meneer, hy is die koning van die voëlfamilie, dis waar. As jy praat, jy sê 'n valk het 'n valkoor. Julle het dit gehoor, hy's 'n amateur, hy weet nie waarvan hy praat nie. As daardie valk ooit sou probeer vlieg saam met daardie arend, sou hy disintegreer in die lug. Die arend is 'n spesiaal geboude voël, hy moet wees, want hy kan hoër vlieg as enige ander voël. Nou, as hy nie 'n spesiaal geboude liggaam gehad het wanneer hy daar bo gekom het nie, sou hy disintegreer. Ook, dis hoe mense probeer naboots om iets te wees wat hulle nie is nie. Dis wat alle julle ongeluk op die pad veroorsaak, wat ek bedoel op die pad van die lewe. Want hulle iemand anders probeer naboots en hulle is nie so gebou nie, hulle is nie daarvoor gemaak nie. Ek weet nie of dit ingesink het of nie, maar ek hoop dit het, maar in elk geval, o ja, amen.
the uncircumcised Ons vind uit julle weer die onbesnede Egiptenaar wat die besnede Israeliete probeer volg het. Hulle het ook gedisintegreer op die bodem van die see. Hulle kon nie oorgaan nie. Hulle wiele het vasgeval in die modder. Now, we notice as the eagle, and if he, what Ons let op as die arend en as hy, wat sou dit help? Nou, dis waarom God sy profete met arend vergelyk het, omdat hulle so hoog kon gaan. Dit is 'n spesiaal gemaakte voël en sy pere is so styf, jy kan hulle skaars uittrek met 'n tang. Hulle is so styf, want as hulle nie was nie, wanneer hy daar bo gekom het, hulle bo in daardie swere daar bo, sou hulle uit hom uitkom, hy sou terugval op die aarde net, en hy sou disintegreer. As 'n volk hom probeer volg het, of 'n kraai hom probeer volg het, sou hy hom net in die stof los. En dit, as hy enigstens hoër gegaan het, hy sou so hoog gaan, is dit net hoe hoog hy kan gaan, want hy's 'n kraai of 'n valk. Maar 'n arend hou net aanklim. now what good would it do him to get up En wat sou there? dit hom help om daar bo te kom, as u ook nie toegerus was met oë wat ver weg kon sien nie? Dis reg, wat help dit om hoog te klim, as jy nie ook hoog lewe nie? Live the way you're climbing. Lewe soos jy klim so hoog, soos jy spring, lewe so hoog. Julle weet wat ek bedoel, dis wat soveel smaak op die kerk bring, as mense wat hoog opspring en baie laag lewe sien. That's the thing we ought to do. Dis die ding wat ons behoort te doen, ja, te lewe net so hoog soos jy spring, dis reg. Now, if the eagle didn't Nou as die have arend nie 'n some rede reason gehad to het be om up daar bo there, te he'd never wees be nie, sou made hy that nooit way. so That's the gemaak reason gewees God het nie. made him So dis become waarom a God hom prophet. gemaak en hom sy profeet genoem het, want 'n profeet styg hoër op, soos Jesaja, Jeremia en hulle het ver opgegaan. Farther up you go, the farther away you can see. Now, some people just En hoe verder jy opgaan, hoe verder kan jy sien. Nou, party mense bly net die hele tyd op die grond, soos sy visioen is net reg hier. Maar soos jy styg hoër, jy styg verder, kan jy sien, hoogste. Geen wonder party mense so bysiende nie. Hulle het nog nooit hulle voet van die grond af gekry nie. O, hoe hoër jy kan styg. And the eagle is the highest of all. En die arend is die hoogste van alles. Hy kan hoër styg as enige ander voël. Niks kan hom volg nie. Wel 'n teufel of 'n vliegtuig by hom kan uitkom of nie. Maak dit daar, wek sy eie lig op. Maar wanneer hy daarbo inkom, hierdie voël, die lewendige voël daarbo, hy het rondgekyk, jy kan sien, sy oë soveel beter as die valk, dat hy daarbo kan kom en dinge sien. Dus as daar 'n storm aan die kom was en jy kon hoog genoeg in die lug wees, jy kon dit honderde en honderde myle ver sien. As jy hoog genoeg op was, kon jy dit sien. Well, God took his prophets and raised them up so high like Jeremiah and Wel, God het sy profete geneem en hulle so hoog opgelig soos Jeremia, Jesaja, Johannes en hulle, totdat hulle reg tot onder in die millennium kon sien. Amen, ver vooruit. I was over to visit a brother in Phoenix. Ek was daar om 'n broer in Phoenix te besoek nie lank gelede nie, 'n broer Outlaw. Hy het gesê dis 'n verskriklike naam vir 'n Christenbroer, maar hy's 'n goeie man en hy's een van my. Broer Kitchen, toe ek en jy daar was ons by sy kerk. Hy het 'n koor daarbo gehad. Hulle het net so goddelike vroutjies gelyk, met geen grimering op hulle gesig nie en het lang hare en rokke gehad. I always, what is that? What is that you call it? Ek altyd, wat is dit wat julle dit noem? Ek kry altyd mascara. Dit klink nie reg nie. O, in elk geval, dis op die lippe en op die net oral oor sien. So verf is eintlik wat dit is. Ek reken dis dit ook wat dit ook al is. Wel, in elk geval, hulle was nie so aangetrek nie. En hulle ou gesiggie net so blink soos 'n geskilde ui. And there was stand there and they, En daar het gestaan en hulle, hierdie seentjie wat daar buite gestaan en sing het, ons gaan op. En hy het gesê die eerste ronde was regverdigmaking, tweede ronde heiligmaking. Verheerliking. Toe het die Heilige Gees neergedaal gesê ek het begin opgaan. Op tot ek die melkwit weg betref het. I thought I was gone, man. You feel it? That's Ek dink ek was te weg, want ons het net gevoel, dis daardie arend wat opstyg, wat ver opgaan daarin. Jy kan die koms van die Here sien. En geen wonder, toe daardie vroutjie vir Grant in Richmond sien inkom daarbo, sy het gesê, my oë het die heerlikheid van die koms van die Here aanskou, waar die wyn uittrap, waar die drywe van toorn gestoor word. Sekerlik deur die visioen te kry van die koms van die Here wat opgaan. Now he's a special built bird. He's gonna fly higher, and if he gets up there, 'n spesiaal geboude voël, hy kan hoër vlieg, as hy daarbo kom, kan hy ver sien. En die hoof van Papa Arend sit heel bo in die hemele. O, when he was here on earth, hier op aarde was, is hy die laagste naam gegee wat ooit gegee kan word, Beelzebub. Hy het gegaan na die laagste stad wat daar in die wêreld is, Jericho. and become so low until he had to look up En so laag gedaal dat hy moes opkyk in 'n boom om die kleinste mannetjie in die stad te sien. Dis reg. Hy is alles op aarde genoem, slegte name, alles, maar toe hy verhoog is hy 'n naam gegee bo elke naam wat in die hemel en op die aarde genoem word.
En die hele familie beide in die hemel en aarde is vernoem na hom. Hy is so hoog verhewe dat hy moes afkyk om die hemel te sien. Nou dis wat God met hom gedoen het toe hy daar bo gekom het. Dis die verskil. Nou jy moet begin opgaan. Nou ons is net so laag as wat ons kan wees wanneer ons sonders is. Laat ons begin opgaan met die melk met weg. Dit het tref en bly voortgaan. Nou ons vind dat opgaan na die koninkryk van God. Die profete wanneer hulle daar bo kom, gaan so ver op waar ander poortels van intelligensie nie kan sien nie. Hulle het nie geweet nie. Hulle kan nie daar bo kom in die eerste plek nie, maar God het gesê sy profete was sy arende. En nou God het vir ons gesê, julle weet in die Bybel dat hy Israel uit Egipte uitgebring het op die vlerke van 'n arend. Dit was sy vlerke. Oor daardie vuurkolom vir 'n rigting. Hy het Israel op sy vlerke gedra. Hier nie lang gelede toe ons gebring het Palestina wat weer geroer is. Louis Petrus 'n miljoen Nuwe Testamente sien afstuur het na daardie Jode wat van onder in Iran af opgekom het en so voort. En hulle het daar die Nuwe Testament gelees, hulle het nog nooit gehoor van so iets soos die Here Jesus wat op aarde was nie. Hulle was daaronder van dat die Romeine hulle weggevoer het en hulle het gesê, as hierdie die Messias is, laat ons hom die teken van die profeet sien doen, ons sal dit glo. O, wat 'n platform vir die bediening. Ek het dadelik vertrek toe ek onder by Kaïro, Egipte gekom het ek my 30 minute sou ek in Palestina wees. En iets het my getref en ek het uitgegaan agter 'n loods gesê, die uur is nog nie. Ek het teruggegaan na Griekeland toe gegaan, toe verder oor na Indië. Die uur was nog nie. Roep daar die Jode uit. Hulle glo dit, broer. Ja, meneer. En ek het gedink, wat 'n tyd om daar die broers daar uit te bring en te sê, is dit waar julle gesê het, as hierdie Messias die seun van God was, hy die Messias was waarvan gepraat is, julle hom die teken van die profeet wil sien doen, julle hom sal glo, is dit reg? En ek sou sê, nou soek vir julle 'n paar manne uit en kom hier na toe, ons sal uitvind of hy steeds die profeet is of nie, of hy is reg op hierdie selfde grond waar julle voorpaard is, die doop van die Heilige Gees ontken het, ontvang dit nou. O, dan het die evangelie na die Jood toe gegaan, dan is die heidense dag verby en het 'n kort tydjie die deur oop. Julle klein arendjies, julle beter klap en gereed maak om hier uit te kom. Die deur van genade sal toegemaak word een van hierdie dae, dit is waar. O, wat 'n groot ding hoe God daardie toe hulle die vliegtuie daaronder ingebring het. Ek reken julle het dit gelees in die Reader's Digest. Nee, ek sê julle, dit was 'n tydskrif. En ek 'n film wat wys 3 minute voor middernaand. 3 minute voor middernaand. En dis in die lewensgrote beeld van in Palestina ingebring. Roagenbraai baie van die vriende daaronder. En hulle het hierdie wat hierdie Jode ingedra het, ook krepels op hulle rug, so hulle het opgegaan om onderhoude met hulle te voer. Hulle het gesê, kom julle terug om in die tuisland te kom sterf. Hulle sê, nee, ons kom om die Messias te sien. Wanneer die vyeboom sy takke uitstoot, o broer, Israel word weer 'n volk daar, die ou 6-punt ster van Dawid wapper, die oudste vlag in die wêreld. Die eerste keer wat dit gewapper het vir 2500 jaar. Hulle is nou in hulle eie land, dis God se kalender. Messias sal kom net so seker as wat hulle daar staan en wag vir hom. Ons is aan die eindtyd, ook klein arendjies druk deur die deur van genade en vlieg so hard as wat hulle kan. Toe hulle gebring het, daar die vliegtuig het afgekom om daar die Jode te kom haal, hulle het nog met ou hout implemente geploeg, soos hulle honderde en duisende jare gelede het. Hulle doen dit nog steeds in Suid-Afrika, so toe vind ons uit dat hulle bang was vir daardie vliegtuig. Bang om daarin te klim. Een ou rabbi het daar uitgestap en gesê, moenie bang wees nie. Hy het gesê, ons profeet het ons beloof dat ons eendag na die tuisland toe sou gaan op die vlerke van 'n arend. Daar die groot TVA het opgestyg met daardie Jode. Dis wat die profeet gesien het. Hy het nie geweet wat dit was, soos wat jy 'n vliegtuig sou noem. Hy het gesê die arend se vlerke waarop hulle sal terugkeer. Daardie ou vliegtuig sien opstyg daar onder 2500 jaar gelede. Nou gebeur dit net nou wat hulle terugbring op die vlerke van die arend. Die arend is 'n voël, omtrent 'n voël bo in Cincinnati dierentuin. Ek neem graag die kinders soontoe. Op 'n manier haat ek dit om enigiets in 'n hok opgehok te sien word. Ek voel so jammer, want ek is lief vir wildlewe, maar ek het nie enige nie eers 'n hond by die huis nie.
want ek sou hom vasgemaak moes hou. Ek haat dit om enigiets in die tronk te sien, enigiets behalwe gevangenis. Sit daar die arme diere daar binne vir almal na hulle te kom kyk, rond te kyk, en ek dink dis net pateties. En dan dink ek, as ek net die geld gehad het, sou ek hulle almal koop, hulle terugneem na hulle tuislande en dit loslaat, sê, gaan maar, hardloop so vinnig as wat julle kan, gee pad, ek blameer nie. 'n klomp geverfde goed waar daar staan en hulle kyk sigaret rook en hulle neus blaas en hoe goeiste ek so haat om self daar te staan soos daar. Ag, dit behoort net aan die ander kant te wees. Die sigaretroker behoort daar binne te wees. Hy sou meer iets wees om in te hok. Hy weet nie genoeg om vir homself te sorg nie. Toe voor jy kom kry het ek afgegaan met dogtertjie Sarah geneem, ons het hand in hand geloop, ons het afgegaan na die voëls en daar was 'n eislike groot hok daaronder. Hulle moes net hierdie groot kerel gevang het, was 'n eislike groot arend, hulle het hom daar gesit, hy was reuse groot kerel, eislike groot voete, gelyk asof hy 'n kalf kon optel en daarmee wegvlieg. Ek het 'n geklap daaronder gehoor en die vere waai, ek het gedink, wat maak hier, so ek en Sarah het so intoe geloop, sy was 'n klein kleutertjie. En ek het net soveel pret met my kinders, is hulle nie lief vir kinders nie. Hierdie klein Sarah, het 'n paar jaar gelede was ek in 'n diens en ek het een aand huis toe gekom. En hulle het gewag vir pappa om in te kom. Hulle is albei pappa se dogtertjies, julle weet. So hulle het gewag en ek het nie ingekom voor baie laat nie. So mamma het hulle in die bed gesit en ek het omtrent 2 of 3 uur ingekom. Ek was so opgewerk deur die dienste daar, die visioene en dinge werk my so erg op, so ek kon nie slaap nie. So ek het omtrent 6 uur opgestaan, in die sitkamer ingegaan en gaan sit op 'n stoel en ek het net daar gesit gedink aan die diens. Met eens het ek onder in die meisieskamer geraas gehoor. En ek het gekyk en hier kom Becky, my oudste, sy soort van langbeen, julle weet, en Sarah is 'n klein ouetjie. So hier kom Becky so vinnig as wat sy kon, net aangehardloop en sy het reg op my skoot gespring soos daardie en albei arms om my gegooi en begin omhels en skree, "Papa, papa, papa." Ek het daar agter toe gekyk, julle weet, dit laat net 'n man se hart uitswel en ek het gekyk en hier kom haar sustertjie, Sarah, met gebreekte klere aan. Julle weet hoe die twee een altyd raak, pyjama voete omtrent soveel te lank, julle weet. Sy het nou laat dink aan die klein interdenominasionele kerkie en die ander langbeen was al 'n lang tyd daar, julle weet. So 'n soort van al 'n lang tyd hier, het baie dinge geweet. So sy het haar arms om my gegooi en sy het Sarah so intoe geklop en sy het gesê, "Sarah is my suster." Klein Sarah het gestop, gesê, "Ek wil hê jy moet dit verstaan, my suster. Ek was eerste hier en ek het alles van pappa en daar's niks oor vir jou nie." Arme. Dis net omtrent hoe hulle ons probeer sê, dis reg, daardie langbeen wat daar ver terug was vir 'n lang tyd gelede. Julle weet, so gesê, het alles van hom. So gesê, ek het alles van pappa en daar's niks oor vir jou nie. En net so wie al jou diere toemaak, sien. Klein Sarah wat daar gestaan het, haar lippies het gesak, haar klein swart oogies, traantjies wat uitkom, alles wat daar, ek het daar gekyk vir haar geknip oog, my vinger beduie, my ander been uitgesteek. Het sy gekom, voete wat in elke rigting klap, julle weet, teen my been opgespring, en sy baard soort van, kon nie sy was nie lank genoeg orde nie. Julle weet, sy was soort van wankelrig. Ek moes uitreik en haar met albei arms beet kry of sy so afval, en ek het haar teen my vasgedruk. My aan 'n bels en 'n oomblik vasgehou, sy het omgedraai, daar 'n groot oë, julle weet, en daar 'n glimlag op haar gesig, sy het gesê, "My suster Rebecca, ek wil vir jou ook iets sê." Sy sê, "Dit mag so wees dat jy eerste hier was en jy alles van pappa het, maar ek wil hê jy moet weet dat pappa alles van my het. So ek wil hê jy moet alles van my hê. Ek ken nie al die teologie en die ideologie en die PhD's en die QED's nie. Die enigste ding wat ek weet, hy het alles van my toegedraai hierin. Dis al waarvoor ek omgee, solank ek weet dat sy gees my in sy genade en goedheid toegedraai het. Niks wat ek probeer verdien nie, niks wat ek kan verdien nie, niks wat ek kan doen nie. Niks in my arms bring ek nie, net eenvoudig aan die kruis klou ek vas. Here, neem dit alles van my, dis die manier.
Klein Saretjie en ek wat aangaan was, paar dae daarna, ek wat haar aan die hand vasgehou het en ons het afgegaan na hierdie arendhok. En ek het een van die mees patetiese gesigte gesien wat ek gedink het ek al ooit gesien het. Dit was 'n groot ou arend wat vasgevang is, en hy wat in hierdie hok gesit het. Hy het op sy rug gelê toe ek nader gegaan het, eintlik 'n groot vlerke het uitgesprei soos daardie. En ek het op gelet, hy bloei oral aan die voorkant van sy vlerke en sy kop het oral gebloei. En die vere daarvan afgeslaan die rand van sy vlerke. Ek het gedink, wat maak hier daardie arme voel? En ek het klein Sarah opgetel en haar bene oor my nek gesit sodat sy in die hok kon sien en sy het gesê, "Papa, hy bloei." Ja, miskien daar is niks daar vir hom om teen te veg nie. Ek weet nie waarteen hy veg nie. Naderhand het hy opgestaan, daardie moe kop geskit, sy kop gedraai en so gekyk. Julle weet, hy is 'n hemelse voel. Hy het agter in die hok ingegaan, so daardie hier het hy in die hok afgekom, net so vinnig as wat hy kon. Daar het groot vlerke geklap en sy kop weer reg na die hok vasgestamp wat hom agteroor op die vloer laat val het en hy bloed wat uit sy vlerke uitgeloop het waar hulle teen daardie hok probeer slaan het om uit te kom. Toe hom so hard geslaan daardie keer dat hy daar gelê het en sy moe oë het opgekyk in die lug. Ek het gedink, o God, is dit nie jammerlik nie. Toe het iets in my hart getref en ek het gedink, nee, dis nie die jammerlikste ding wat ek nog ooit gesien het nie. 'n Dier in 'n hok nie. Die jammerlikste ding wat ek nog ooit gesien het is 'n man wat gebore is om 'n seun van God te wees. Halleluja. As gepen deur een of ander organisasie of een of ander geloofsbelijdenis wat vir hom sê die dae van wonderwerke is verby. Daar is glad nie so iets vir die doop van die Heilige Gees nie. Wanneer hy in daardie ou denominasionele geloofsbelijdenis lê en rondkyk soos daardie. Hy is gebore om 'n seun van God te wees. Geloofsbelijdenis het hom in 'n hok gesit. God moet hom uithê. Amen, kom daar uit, jy is gebore. Dit was die werk van 'n mens wat daardie arend daarin gesit het. Werk van 'n mens wat julle mans in geloofsbelijdenisse en denominasies sit. Hulle is almal van die duiwel, ja meneer. Sit 'n man onder 'n geloofsbelijdenis, daarvan wonderwerke is verby. Glad nie so iets so spreek nou van die Heilige Gees nie. Laat nie so iets so uitroep nie, glad nie so iets soos praat in taal en nie, geen goddelike genesing in die oog oeste. Jammerlik, seuns van God, gebore om vry te wees, dan in God. Dus moenie daardie mans verag nie, moenie verag daardie ring wat hulle daarin gebonde hou, dis die ding om vir hulle te breek. Dis reg, moet hulle nie verag nie, hulle is gebore om seuns en van God te wees, hulle is gebore om vry te wees. Moet net nie dat niemand jou inhok in so iets nie, dis die ding, bly uit daardie ou hokke, dis presies reg. Jou arend, hy is so 'n wonderlike voel, sy gewoontes, ek hou daarvan om sy gewoontes dop te hou. Wat hy doen, ek het hulle baie keer hulle neste sien bou met die aankeer van die beeste, julle weet, sê my verkyker op hulle gerig, hulle dop gehou. Ek sou, wanneer dit vroeg in die oggend is voor ons selfs met die aankeer begin het, sou ek daar opgaan en my verkyker kry sien wat daardie ou arend nog aan daardie nes gedoen het. Hy gaan uit en julle moet hom sien. Hy bou nooit sy nes op die grond nie. Arend sal nie sy nes op die grond bou nie. Die arend bou sy nes so ver boontoe as wat hy in die hoogste piek kan kom. Dis waarom God hom met sy kerk vergelyk, julle se kerk wat op 'n heuwel staan. Dis reg, hoe ambisies, hoe verwagtinge. Ons verwag groot dinge. Ons is nie sê wel ek Pinkster, dis die einde daarvan nie. Dis nie vir my nie, ek verwag groter dinge. Ek's Baptist, ek's Methodist, ek's 1, 2, 3 of wat jy ook al is. Bevredig my nie, ek het die ambities om aan te beweeg totdat ek hom op ontmoet. Ek het die Heilige Gees ontvang, dis die einde daarvan. Dit is nie vir my nie en ek neem dit steeds net, beweeg hoër en hoër, dis reg, beweeg net aan, baie hoog, hoë ambisies, hoë verwagting, ambisies. Nee wel, ons het 'n baie mooi kerkie, ons sal net vestig, ek en hierdie klein groepie, ons wil niks van die res van julle in ons groep hê nie. Ek wil hand uitsteek na elke gevalle geloofsbelijdenis broer, wie dit ook al is, hom inbring. Ambisies doen iets, verwagtinge vir 'n man wat ooit in waarheid gewandel het, om die waarheid te sien. Jy sal hom nooit daarin kry op daardie manier deur hom te verkleineer nie. Jy sit jou arm om hom en hy hom lief, laat hom weet dat jy 'n broer is, dan sal iets gebeur. As jy hoog as familie is, sal jy dit doen. Jy het sy gees. Hy het gekom na hulle wat hom gehaat het, hom verag en in sy gesig gespoeg het. Hy het nog steeds gebid, hulle sou gered word, sekerlik. Dis die gees van God in 'n man. Now how much different that eagle is from a chicken?
Nou, hoe verskillend is daar die arend van 'n hoender? Hoewel 'n hoender is 'n voël, net soos 'n arend is. Het julle dit geweet? Wel, 'n hoender is net soveel voël as die arend, maar 'n hoender is sy denominasionele broer, julle weet. Hulle is net gereed om in een of ander geloofsbelijdenis te vestig, bou sy nes reg buite op die plaaswerk iewers, waar elke rot kan inhardloop en dit uitmekaar skeer, sy kleintjies verstrooi, whisky, sigaret, rook in 'n kort broek, draande vroue, kort haar, alles het hulle net uitmekaar gesny. Maar 'n ware arend neem sy nes hoog op. Elke hoeveel ding van die wêreld kan reg daarin inkry. Maar 'n arend neem sy nes in plaas sy kleintjies wat so hoog gebore gaan word, tot daardie veil asem nie eers op hulle blaas nie. Sjoe, julle weet, ek voel nou baie godsdienstig op een of ander manier, ek voel net goed. Sjoe, ja, bring hom baie hoog op, ek hou hom dop, hy daardie nes neem hy 'n paar groot stokke, en plaas hulle reg onder in die skere soos daar, die bou dit rondom op, sodat geen wind dit kan versteur nie. Dan gaan hy uit en kry doringranke en draai om en om, bring dit in. Daar is nie 'n argitek in die land wat 'n beter een kan bou nie, dis reg. Hy weet hoe om dit te doen, ver bo op 'n plek, geen dier of rotte kan daar opklim nie, so sy kleintjies is veilig. Gelede het 'n bekende evangelis gesê, ek gaan in 'n stad, en wel, dit was ons broer Billy Graham, ek dink 'n magtige evangelis, hy het daar vir Louisville gesê, gepraat met die predikers, ontbyt daardie oggend. Ek was daar saam met Mordecai Ham, wat 'n goeie broer van my was, een wat hom na die Here toe gelei het, vir Billy Graham na die Here toe gelei het. Mordecai en ek is bure daar, so ons is baie goeie vriende, en hy was. Sit saam aan die tafel gesit, en ou Billy het opgestaan en het gesê, hierdie Bybel is die standaard. Hy het gesê, toe Paulus in 'n stad ingegaan het gesê, het hy 1 bekering gehad, hy het die volgende jaar teruggegaan, en daardie bekering het 30 gemaak. Gesê, ek gaan in 'n stad en gesê, ek sal 30,000 bekeringte kry, wanneer ek volgende jaar terugkom, of 2 weke daarna, skaars 'n maand, gesê, kan ek nie 30 kry nie. Gesê, wat 'n keer, nou hier is wat hy gesê het, dis julle klomp lui predikers wat daar agter met julle voet op die lesenaar sit en vir hulle kaartjies stuur, in plaas van persoonlike kontak met hulle. Ek bewonder, sê ek het sy bewonder, maar dit was nie dit nie. Ek het gedink, ek wil u iets vra, wie was daardie persoonlike een die? Paulus het nie teruggegaan nie, hy het net daardie bekering gelos, dis al. Die ding is, Billy, jy neem hulle nie ver genoeg buite sig van al hierdie dinge. Dis wat dit is, kry daardie 30,000 met die doop van die Heilige Gees, kom dan terug binne 30 dae en vind uit hoe. Ja meneer, net 'n geloofbelijdenis oor hulle gewyf, hulle neem hulle uit en sê, wys vir hulle jou naam, hier neem jou brief van 'n ander een af en sit dit hier oorkant. Dis nie dit nie, neem die sonde uit jou lewe uit en laat jou naam geskryf word op die Lam se boek van die lewe en heerlikheid daarbo in die doop van die Heilige Gees wat afkom. Dan sal jy vlieg soos arend, dis reg. Jy sal uitkom bo al hierdie ou stank van aangaandery wat ons hier op die aarde het. Dis regtig die waarheid. Gelede was ek weer 'n ou beesboer, ons is al 'n lang tyd vennote. Ons kon hom nooit na Christus toe lei nie en ons was ver bo in die berg. Hy het soort van 'n boggeltjie op sy rug gekry en het 'n eislike groot ou bulgeweer op sy rug gedra, rondgeloop. Die lig het afgeskyn deur daardie bome waar skaars 'n mens geloop het. Hy het meteens gestop, hy het omgekyk, hy het gesê, dit lyk soos 'n kathedraal. Ek gesê, Jeff, ek het hom hier binne gevoel, van dat ek oor die heuwel gekom het. Hy het sy arms om my gegooi, gesê, Billy, ek wil hom net hier in sy kathedraal vind. Dis reg, hy het gedraai, hy het nooit gerook of enigiets nie. En hy het die automobiel gehaat, omdat hy 'n beesboer was. Hy het gesê, jy ruik geen gas of sigarette hierbo nie. Nie waar nie, Billy? Sê, nee, dit is waar hy woon, Jeff. Dit is hoekom ek hier na toe kom. Kom hoog op, dus jy moet dit doen in die geestelike atmosfeer. Moenie hier onder bly soos 'n hoender nie. Vlieg weg daarvan af. Kom weg. Onder elke rot wat uit die skuur uitkom, sal ontvang. Ja meneer, as jy dit nie verder neem as net, sluit by die kerk aan en kom elke Sondag, want ons sal 'n klein bankospeletjie hou en ons sal krokket speel in die agterplaas. Dis nie wat dit is nie, broer. Ons sop aan eten, betaal ons pastoor en almal vir julle trek julle swembroeke aan en gaan swem, brand in die son. Dit is sonbrand nodig. Ek het 2 dogters. Hulle mag dit een van hierdie dae probeer. Hulle gaan brand van 'n seun kry, maar nie SON nie. Die SEIN van meneer Brenham. Ek het met die vaatjie plank agter hulle net so hard as wat ek hulle kan slaan.
Dis wat hulle nodig het, is daardie soort sonbrand. Ja meneer, oogwieste. Dis wat ons nodig het, is 'n goeie ou Paulus herlewing in die Bybel, Heilige Gees weer terug in die kerk reg. Sy ambisies is hoog, hoender bly onder op die grond, bou sy nes in elke rot, slang en elke aaspreter wat daar is, kom in, vreet die eiers voor hulle nog gebore word, selfs uitgebroei is. Dis reg. Dis waarom Billy al sy bekeerlinge verloor. Dis presies reg, elke rot in die land, elke sigaretroker, danser, al die res wat inkom, haal hulle uit. Laat hom eenmaal daardie nes 'n bietjie hoër bou daarbo. Hulle net 'n bietjie hoër oplig, kom uit, buite hulle bereik. Sy het gesê, as julle die wêreld liefhet, die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in julle nie. Johannes het dit gesê, kry hulle uit die dinge van die wêreld uit, kry hulle buite bereik daarvan. En 'n man wat Jesus Christus ooit gesmaak het, die wêreld is dood vir hom. Ek het 'n klein Bybeltjie by die huis, een van my eerstes, en ek het dit nou die dag opgetel en daarin gekyk. Ek het agterin gehad, mense het my aanhou vra. Hy het gesê, is dit verkeerd om te rook? Dis toe ek in die Baptiste kerk was, gesê, is dit verkeerd om te rook? Is dit verkeerd om te drink? Ek het 'n gediggie daarin geskryf en ek het gesê, moenie my dwaase vrae vra nie. Besluit dit net in jou gemoed. As jy die Here liefhet met jou hele hart, sal jy nie rookpruim of enige wit blits drink nie. Ek dink dit geld nog steeds. Dis reg. Hoe sê jy ooit uit 'n vleisdrom eet nadat jy eenmaal van God se tafel geëet het? Glad nie so iets nie. So jy kan dit nie doen nie, sekerlik. Die volgende ding wat hy vergelyk het met die arend, het soveel dinge, maar ons het nie tyd om by hulle almal uit te kom nie. Maar die volgende ding is die arend hernie, sê jy. Julle weet die psalms het gesê, dat Spreuke het dit gesê. Toe is 'n arend sy jeug hernie. Sy jeug hernie. Hy hernie sy jeug. O arend, elke nou en dan val al daardie vere uit en hernie weer sy jeug. Wel, dit word vergelyk met sy kerk. Ek nou die eerste keer wat ek ooit Pinkstermens gesien het, dit was bo by 'n tabernakelbroer hier bo in Indiana, Michigan, dis waar, Dowagiac, naby aan Dowagiac. Ek vergeet nou die naam van die plek. Oeste, dit was bo in Indiana, daar reg op die Michigan grens en Mishawaka, Indiana. Dis reg, Mishawaka. En ek het daar ingegaan, hulle het omtrent 60 predikers op die platform gehad daar aan en gesê, alle predikers kom op. So ek het daar opgegaan, ek was 'n baptist en so ek het gaan sit. So het hulle party van daardie predikers gehoor, daardie jong kerels daardie dag wat almal gepreek het hoe Jesus was en wat 'n wonderlike verlosser hy was en so voort. En daardie aand vir die hoofboodskap het hulle ou gekleurde man daar uitgebring. En die arme ou kerel moes hom omtrent uitlei. Hy het 'n eislike ou blou swaalsterk Prins Albert jas aangehad met een van hierdie krae daaraan, ou predikersjas, julle weet. Hy het daar uitgekom met 'n randjie wit hare, hier het hy uitgekom na die preekstoel toe soos daardie. En ek het gedink, wel, hoekom sit hulle nie party van hierdie jong teoloë daar buite om 'n boodskap te bring nie? Die ou kerel daar uitgekom, julle weet, en om die preekstoel gekom soos hierdie. Hy het gesê, ek wil my teks vanaand neem, gesê, van daar uit Job. Ek dink dit is 7:37 of so iets. Gesê, waar was jy toe ek die fondamente van die wêreld gelê het? Waarin is hulle vasgemaak toe die môresterre saam gesing en die seun van God uitgeroep het van vreugde? Ek gedink, hoekom het hulle daardie ou man daar buite gesit om te preek? En al daardie kerels het gepreek wat Jesus hieronder gedoen het. Hy het daar oor kan begin voor die ewigheid begin het, om die heel pad oor die hemel gebring en om met die horisontale reënboog laat afkom in die tweede koms. Omtrent daardie tyd het die Heilige Gees hom getref. Hy het geskreeu, hoepie, opgespring en begin ronddans soos daardie. Daar was 2 keer soveel plek as wat hier is. Van die platform afgeloop gesê, nie genoeg plek hierbo vir my om te preek en daar afgestap, julle weet, van daardie platform af. Ek het gesê, man, dis wat ek wil hê, as dit 'n ou man so laat maak, wat sou dit aan 'n jong man doen? Dis reg. Die arend sê jeug hernie, ja meneer, die herlewing neem en skud al die ou snaakse gevoelens uit jou uit, vlieg uit in 'n atmosfeer daaroor kan sy erfenis vergelyk met 'n arend, want die arend hernie sê jeug. Nou laat hom skree, hy hou die kerk dop, dit sal sit baie droog. Eerste ding waarvan jy weet, tref die Heilige Gees hulle, wel die ou mense is net op hulle voete, spring, skree en prys God, hernie weer hulle jeug. Dis reg, doen enigiets wat 'n jong persoon kan doen, net spring en uitroep en gil en skree. Hy hernie sy jeug, dis reg, ek glo daaraan, nie waar nie? Daar was 'n boer daar bo in Indië, een van hulle was hy was 'n goeie boer, sy skiere was nie baie goed nie, ook kraak in die skiere en alles. En daar was 'n ander boer daaronder, maar hy het baie geld gehad. Hy het die beste skier gebou wat jy ooit kon sien. Hierdie is goed vir die prediker, so ek sê, hy het die mooiste skier gebou wat jy ooit gesien het. Hy het trekkers gehad en alles, maar daardie kerel was te lui om te boer.
So elkeen van hulle en die ander boer, die boer wat die slegte skuur gehad het, die klein sendingstasie iewers, hy het gehad, hy was 'n regte boer en daarmee, so hy het baie goeie lucerne hooi gekweek en alles daardie jaar in dit gestoor. En die volgende daar in die skuur daardie jaar, albei skure is daar 'n kalf gebore. En die volgende lente het die warmbinde begin waai, hulle laat die rentboer daaronder het sy kalfie losgelaat, arme kereltjie so maar. En hy het uitgesteer gekom, die winde het hom amper omgewaai, kon skaars aangaan, hy het niks gehad om te eet nie, het ou onkruid daarbo gehad, julle weet, ou denominasionele onkruid. So en so, ons is die groot koppe, dit sal nooit 'n siel vet maak nie, nee. Maar daardie ander kalf, hy het nie veel van 'n skuur gehad om in te bly nie, maar broer, toe hulle hom losgelaat het, was hy vol vitamine en vet goeiste, net so rond en vet as wat hy kon wees. Maar hy het net sy hakke opgeskop en daardie wind begin tref, julle weet, dit het hom getref. Hy het net gehad, toe daardie rukwind hom getref het hy net 'n lekker tyd gehad, net rondgehardloop, sy hakke opgeskop. Weet julle wat die arme klein kalfie gedoen het, sy arme klein koppie deur die skreewe van 'n heining gedruk gesê, sulke fanatisme. Wat was die probleem? Hy was uitgehonger deur die denominasionele onkruid. Wat ons nodig het is 'n paar Heilige Gees vitamine in 'n kerk. Dit sal die jeug hernie. Sal die jeug van die kerk hernie, dit weer terugbring na Pinkster, vir julle ondervinding bring, amen, vet maak. Ons sit te veel in en dis wat fout is met ons Pinkstermense. Ons sit te veel in ons geboue deesdae en maak aanspraak dat Jesus kom. Ja meneer, wat ons behoort te doen is om besig te wees om iemand daar in te kry, siele te red. Hulle God se vitamine te voer deur die krag van God, dis presies reg. Nou uiteindelik neem die ou arend die plek om, ek verskeie dinge van hom, maar ek moet nou net by die hoogtepunt kom, my tyd raak min, so ons. Laat ons hom sy nes sien bou, hy gaan 'n nes vol kleintjies kry, hy bou sy kerk, julle weet, ver bo op die hemel en maak haar baie goed plat. Nou daardie nes is vol dorings, wel hy wil nie daardie ding hê nie, jy wil nie hê jou nuwe bekeerling met al die dorings van die ding ken nie, jy weet hoe jy moes veg om daar te kom nie. Maar weet julle wat, doen die arend? Hy gaan uitstop daardie nes op, julle moet dit net sien. Daardie ou moeder arend sal uitgaan en konynvel kry, die konyn vreet, dan die vel neem en dit opdruk in elke gaatjie, so daardie net 'n klein sagte plekkie maak, oor die mooiste klein snoesige nesie vir die kleintjies om in geboorte te word. Dis hoe God dit doen, julle weet, o goeie, wanneer jy die eerste keer gered word, voel jy nie goed om op daardie klein fyn dons te loop nie. Julle weet, o goeie, daardie klein sagte voetjies, julle weet, net goed. O, dis baie goed. O, papa dan op en af loop op die nes, daar die kleintjies wat gebore is, na hulle kyk, goeiste. O, jy sien hom net pronk, daar die skors agteroor gooi en pronk, terwyl hy na sy kleintjies kyk. Almal lyk net soos ek, dis reg. Hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook. Kan jy die beker van vervolging drink, bespot word, Beelzebub genoem word soos ek? Ja. Kan jy gedoop word met die Gees waarmee ek gedoop is? Ja. Soos ek, kyk na sy kleintjies, julle sien, o, hy pronk. Nou wat as een van daardie kleintjies dalk 'n kraai was opgevlieg op die nes en skree, kou, 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 kou. Dit sou 'n buster wees. Dis by die probleem vandag is ons het te veel buster aanspoels en kraai in die nes en die regte arende wat glo nie, te veel busters godsdiens wat olie en water probeer meng, dit sal nie meng nie. Weet julle wat so gebeur as daardie klein kraaitjie daar opgespring en geskreeu, kou, 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 daarvan wonder ek is verby, glad nie so iets so doop in die Heilige Gees nie, al hierdie is fanatisme, sou hy hom daar uitskop. Wat sou dan met hom gebeur, bo in daardie nes, hy sou disintegreer, voor hy onder in die hoender sou inkom, hy sou beslis, ja meneer, nee meneer, papa Arend, hulle lyk net soos hy, hulle glo dieselfde ding wat hy glo, hulle lyk soos hy, ja meneer, hulle is gemaak soos hy, hulle is gebou soos hy, en hy weet, hulle is regte arende. O, oeste, dis wat God wil hê, 'n regte Messiasie. Is Messias is die gesalfde en ons is sy kinders wat 'n kleiner salwing het. So ons is soos hoeveel arend groot arend is en ons is arendjies, hy is Messias en ons met dieselfde salwing is Messiasies. Amen.
Gesalfde, Messias beteken die gesalfde, is julle gesalf? Amen. Waarmee? Dieselfde Gees waarmee hy gesalf is. Ons het dit ten dele, hy het dit ten volle. Hy was God gemanifesteer in die vlees, ons is seuns van God. Dele wat van hom afgekom het, ja meneer, die einste werke wat ek doen, sal julle ook doen. Ek mag 'n lepel water uit hierdie oseaan hier buite neem en hy sal dit nooit in die oseaan mis nie. Dis hoe ons gemis sou word as ons dalk sou uitval. Maar onthou, dieselfde chemikalie wat in die hele oseaan is in daardie lepel dieselfde water. Dis net meer daarvan daar buite. So dis wat dit is. Wil jy sê, wat is dit daar buite? Oseaanwater. Wat is hier? Oseaanwater, net presies. Dis hoe Papa Arend dink aan sy kleintjies, hoe hy rondpronk. Hy sal vir hulle skree. Hulle sal terugskree. Dis reg. Ek is hy wat was. Amen, Papa. Ek is hy wat is. Amen, Papa. Ek is hy wat moet kom. Amen, Papa. Ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Amen, Papa. Ek is steeds die geneeser. Amen, Papa. Ek is steeds die Heilige Gees. Amen, Papa. Ek is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Amen, Papa. Amen. O kry te sê, ka. You little buzzard, what you hollering about? Jou klein aasvoël, waaroor skree? Kom in die nes uit. Klein aasvoël, jy kan in elk geval nie arendkos eet nie. Dis reg, o goeiste. Eerste ding waarvan jy weet, vind jy uit dat hulle goeie klein arendjies is. Hy loop rond en voor jy kom kry, mamma is vasbeslote dat daar arendjies nie soos 'n hardgebonde hoender gaan wees nie. Hulle gaan nie die hele tyd daarop loop nie, gaan hulle 'n paar beproewinge gee om te sien hoe hulle uitdraai. Elke seun wat nog God toe kom, moet getuigtig beproef word. En wanneer hulle terugtreë sê, nee, ek moet. Hoewel, jy was van die begin af nie 'n seun gewees nie. As jy nie terug kan verdier nie, dan het die Bybel gesê, jy word 'n onegte kind, nie 'n seun van God nie. So dis hoe jy hulle uittrek. Dis 'n man wat uitgegaan het, hy het gesê die koninkryk van God en net in die see gegooi het. En toe hy dit uitgetrek het hy waterskilpaaie, krewe, akedisse en al die res gehad, hulle uitgetrek op die oewer. Dis die prediker se werk, ons weet nie wat dit is nie. Party van hulle is vis, party van hulle is akedisse, party van hulle is slange, party van hulle krewe. Hou die ou kreef dop wanneer hy daar is, iemand sê, glorie, halleluja, prys die Here. Sê, ek kan dit nie glo nie, reguit terug water toe gaan nie. Die ou slang steek net sy kop op, sê, ek het gedink ek was in die kerk, maar dis holy rollers. En hier gaan hy. Wat was hy, 'n slang van die begin af, 'n kreef van die begin af. O, wyfie spinnekop, plons, weer reguit terug na die modderpoel, weer reguit uit, met kortbroek aan en haar hare gesny, ja reg, soos 'n vark as die rolplekke hond na sy braaksel, daar het julle dit. Moenie kwaad word nie. Sit net stil. Toe ek 'n klein kindjie was, het ons bo in Kentucky gewoon, ons het 'n swaar lewe gehad. Mamma het altyd oombieliekoekies geneem. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Swart oogertjies en raapgroente, en wanneer jy daardie oombieliekoekies sou neem, ons het nie enige vet gehad nie, sou vleisvelle uitbraai. Dan sou sê dit maak die vet smeer vir die mieliebrood uit daardie vleisvelle. Julle weet dit was soort van harde lewe, so elke Saterdag aand moes ons almal 'n groot bad neem en ons het 'n groot ou sederbad gehad en dan gooi hulle water daarin en word warm. Daar was omtrent 9 van ons en so sou almal van hulle moes bad. Jy het nooit die water verander nie, voeg net nog meer warm water by. Ek was die laaste een wat my eies moes neem. Man, ek het beslis gebad. Maar en dan die ding daarvan was daarna om gereed te maak vir skool nou. Hierdie was Saterdag aan en op Sondag sou ons almal 'n goeie ronde kasterolie neem as gevolg van die manier wat ons moet eet. Ek het so siek geword daarvan, ek sou my neus toe druk net staar. Ek het gesê, mamma, ek kan nie eers die goed verduur nie. Ek kan nou nog nie. Sy het gesê, skat, as dit jou nie siek maak nie, help dit jou glad nie. So hierdie evangelie is, as dit nie jou geestelike gastronomie ontstel, jou baie siek maak nie, sal jy nie begin grawe en uitvind of dit reg is of nie. Reg, ja. O ja, dis goed vir jou. Dit sal jou ontstel en jou reg maak. Jou gereed maak vir die wegraping wanneer dit kom. Dis reg. Ja. Toe het die moeder het besluit, sy wil nie hê haar arendjies moet net dien om 'n nasionale hoenders word nie. My goedheid nie. Sy het dit besluit, so sy moet hulle uit daardie nes uitkry. Wanneer alles reg werk, moet sy hulle toets gee. So weet julle wat doen sy? Sy gaan reguit daarin en neem haar groot snabel sy en pap en gooi elke stukkie van daardie opstopsel daar uit, dan raak dit rof. O, goeiste.
soos dit het na Pinkster. Vervolgens het ek kom en al die res, julle weet, elke keer wat die arendjie begin sit, so hy spring, hy was op 'n doring. Het julle ooit daardie ondervinding gehad, oral waar hy gaan, dorings? Wil nie aanpas by die wêreld nie, jy wil nie aanpas nie, nee, en loop op sagte goed nie. O, goeiste, kom ons kies die pad saam met die Here se paar pragtes. Dis reg, arendjie het soort van sê het dit opsetlik gedoen, sodat hy nie so aangepas sou wees by daardie nes nie. Hy's 'n arend, hy's nie 'n hoender nie. Jy wil hom daar buite kry, sodat hy sy eie kan vertrou. En naderhand kan hy net nie gaan sit nie, hy het net 'n vreeslike tyd. En moeder besluit dan dat sy hom wil maak, weet hy's 'n arend, so kyk na hom, en sy vind uit, ja, hy's 'n arend. So hy is nou gereed om die nes te verlaat, hy is ontevrede met hierdie ou dinge van die wêreld. Eerste ding waarvan hy weet, het sy gesê, nou as hy 'n arend is, as hy die hele tyd so bly, sal hy hoender word. So ek moet hom hier uitkry en hom 'n bietjie ondervinding gee. So sy kom af oor die nes, sy sprei haar ieslike groot vlerke uit. O, julle moet dit sien. Puiste party van haar arende span 14 voet van punt tot punt. Sy sal daardie groot vlerke uitsprei soos hierdie een skree. Kwa! Daardie groot kreet, soos daardie. Sy sal haar groot vlerke waai. Daardie arendjies wat agteroor lê soos hierdie, daardie wind wat inblaas soos daardie goeiste. Wanneer sy daardie groot vlerke geklap het soos daardie, nou sy moet al die losvere uit hulle uitkry. Want as sy dit nie doen nie, sal hulle sterf wanneer hulle daar bo kom. Hulle sal daardie vere sal daar uitkom, wel dan. Dis 'n slegte toestand. En dit wat fout is met die kerk vandag, dit het 'n goeie nesopwet nodig om van die losvere daar uit te kry, uit hierdie vlerke uit. Ja, liggeraak wees en wrokke en sulke goed, jy sal sterf in die plig. Hoe kan God ooit 'n kerk hê met tekens en wonders en wonderwerke wanneer julle met mekaar beklei, ek's dit, ek's dat en wrokke en alles? Waar uit totdat die Heilige Gees afkom soos 'n rukwind al die verskille uitwaai en denominasionalisme. Al daardie ou losveertjies, ek's dit en ek's dat, jy's niks wat jy behoort te wees, wat die skrif gesê het nie. Waai al die losvere uit, o goeiste, kry hulle almal stewig vas, want sy gaan hulle binnekort op 'n regter dit neem, 'n solo. O goeiste, daardie solo vlug, die eerste een. Dan waai sy al die vere uit en die nes kook net so en die losvere wat vlieg in oral. Laat al die vere uitvlieg sodat hulle goeie stewiges daar kan inkry en sy ondersoek hulle en kyk of hulle gereed is. Wat God nou met sy kerk probeer doen, dan haar net nie gereed kry nie, daardie vere bly net loskom. Julle het meer geestelike vitamiene nodig om dit vas te trek, 'n paar aardvitamiene. Dis die woord, daardie vere vas te trek. Die eerste ding wanneer sy dit alles uitkry, dan moet sy hulle kry om haar te glo, so sy sprei haar ieslike groot vlerk uit en skree so hard as wat sy kan. Sy waai hulle soos daardie magtige rukwind, julle weet wat afkom, o goeiste. En die klein arendjies val net agtertoe. Hulle kyk nie uit sê, kom ons kyk wat Dr. Jones daarvan gesê het nie. Nee, hulle kyk op. O, hulle sien daardie ieslike groot vlerke, sien wat probeer dit doen. Probeer om haar klein arendjies te laat besef hoe groot sy is, die krag. Hulle moet op daardie groot vlerke vertrou. So God maak, hy waai al die vere uit jou, dan het hy 2 vlerke. God het, weet julle dit? Jehova arend, dis die Nuwe en Ou Testament. Hy waai julle voor julle, o goeiste. Ek is die God van Moses, ek is die God van Abraham, ek is die God wat vir Lazarus opgewek het uit die graf. Ek is hy wat dood was en weer lewe vir ewig lewe. En die Nuwe Ou Testament wat heen en weer waai, die aardjies wat daar agter lê, sê, hoe groot is U? Hoe groot is U? Vertrou my. Wat help dit om 'n kanarievoël vitamiene vir sy vlerke te gee en goeie bene en vlerke te maak, om dan in 'n hok aan te hou? Wat help dit om predikers van teologie en geskiedenis al die res op te lê en hulle dan te vertel die dae van wonderwerke se by en hulle op te hok in een of ander denominasie? Onsin, laat hom los en laat hom vlieg as hy 'n arend is. Amen. Reg. Sê vir hom die dae van wonderwerke is alles verby. Dis nie 'n arend nie, dis 'n aasvoël. Ja meneer, wat dooie goed vreet. Let op wat gebeur het, dan wanneer moeder hulle kry om daardie arendjies daar buite te sien lê en sê, hoe groot is U? Hoe groot? Het jy al ooit in die aand uitgegaan en gekyk? Ek was hier buite by Berg Pollemor, dink ek was dit reg rondom Beaumont. Sal dit steeds nie afgebreek hê en myle nie en verby dit. En wat het hy gedoen? Net hulle van sy hande afgeblaas. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Kyk na die God van Moses wat die skelsie opgemaak het, die Hebreëse kinders in die vuur ingeneem het, Daniel uit die leeukuil, Lazarus uit die graf. Ek het mag. God het hom opgerig, dis waar.
Hy het gesê, ek het mag om my lewe neer te lê, ek het mag om dit weer op te neem. Amen. Hoe groot is U? Vertrou my, ek is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Daardie groot werke vind uit dat Jesus van die Nuwe Testament die hoof van die Ou is. Daardie groot werke wat op en af waai, daardie magtige rukwind wat dit invoer. Hoe ek daarvan nou om in daardie windjies te lê. Hoe groot is U, hoe groot is U, die nes opwek, ja meneer, gereed maak. Dan enig besluit sy, dis 'n mooi blou dag, so sy besluit om haar klein arendjies op hulle eerste plig te neem. Hulle het klaar hulle Bybel deurgelees en hulle het gesien hoe groot sy is. Sy is net dieselfde as wat sy ooit was. Haar groot vlerke, haar groot vere, sy is toegerus om vir haar kleintjies te sorg. So sy sprei haar vlerke uit, lê haarself agteroor, soos hierdie sê, spring op kinders. O, ek sou bly julle hoef nie op 'n geloofsbelijdenis te spring nie, spring julle op die kruis, amen. Wanneer ek hom sien uitsprei, niks in my arms bring ek nie. Ek vertrou op Here, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Toe hulle my uit die Baptistekerk uitgesit het, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek weet nie Here, maar ek gaan vashou aan God se onveranderlike hand. Ek weet nie hoe dit gaan maak nie, maar God, U het my verordeneer, vir my gesê om vir die siekes te gaan bid. Sê vir my, hulle sal my in die inrigting vir kranksinniges hê binne 'n paar weke. Maar hoe groot is U? Hoe groot is U? Waarheen gaan U? Weet nie, net waar hy my ook al lei. Die broer wat my in die kerk geordene het gesê, weet jy wat jy sal opeindig as? Hy het gesê, eendag in die heerlikheid, maar ek hou vas in die kruis, hou vas in God. Aan en sê, spring my op. En julle moet daar die kleintjies sien, hoe hulle vashou. Hulle neem hulle klein pootjies, hulle vind vir hulle goeie handvol vere soos daardie, hulle gryp vas en vat, hulle snaveltjie gaan afkry, 'n ander veer beet, sê, goed mama, ek's gereed. Verlaat daar die nes, sy is ver bo in die lug, in elk geval sien, want hulle is nie aasvoëls nou nie. Hulle is arende, hulle is daarbo gebore. Moenie hieronder gebore word nie, word daarbo gebore. Hieronder gebore word, is jy die denominasionele broer, dis als reg, jy is ook 'n voël. Maar as jy hierbo gebore word, broer, word jy gebore in die gees van God, halleluja. Nie gebore vir een of ander geloofbelijdenis nie. Jy's ver hierbo in die lug. Die ou moeder gee 'n sprongetjie, soos daardie, sy stel haar die groot vlerke, wanneer die wind net reg kom, beweeg sy ver op, verder op. Arendjie, ek kan hom oorkant toe hoor, kyk, sê, broer Jones, wat dink jy daarvan? O, is dit nie wonderlik nie? Pas my net reg, en vir jou? Ja, meneer. Hou net vas, o goeieste, aan, tot sy heeltemal buite sig is met daardie kleintjies. Wel as daardie aasvoëls was, so hulle lankal afgeval het. Hulle kraai of selfs valke was. Hulle moet arende wees, of hulle kan dit nie verduur nie. Hulle word getoets voor hulle op 'n vlug geneem word. Dis waarom ons nie soveel vlugte kry nie. Sjoe, ek moes dit miskien nie gesê het nie, maar het dit klaar gesê so. In elk geval, wanneer hulle daar ver bo kom, weet julle wat doen sy wanneer sy daar bo kom? Kyk sy oorkant toe en sê, julle het baie goed gedoen, kinders, ek sal julle weer reguit terugneem na julle nes toe. Nee meneer, sê, gooi hulle elkeen af. Hulle is arende, hulle kan vlieg. As hulle arende is, kan hulle vlieg. Amen. Hulle is arende, hulle kan vlieg as hulle arende. Sê, gooi hulle af en vlieg weg van hulle af, los hulle net alleen. Daar is hulle bo in die lug, broer wat net tuimel, klap, fladder. Harder kinders, hou net aan om julle vlerkes te klap, julle is arende. O, Pinkster lewing, draai net om en om, het net 'n wonderlike tyd bo in die blou lug aan en ver weg van daar in die denominasionele hoenders, ver daar bo in die blou lug, halleluja, ver bo in die blou lug, net aan die rondfladder besig om 'n lekker tyd te hê. Nou weet julle hoekom het hulle so 'n wonderlike tyd? Hulle kyk nie af na die aarde nie. Man, dit voel goed, man, hulle is daar bo waar hulle hoor. Een geweerde gebore Christen hou daarvan om daardie swere daar bo te beland. En weet julle hoekom? Die moeder sy vlieg een kant toe, sy hou daardie groot vlerke en hou hulle dop. Hulle het volmaakte vertroue in hulle moeder. Ek het ook sien, hoor die een wat my hiernatoe gebring het, hy sal vir my sorg. Die een wat die belofte gemaak het, hy is in staat om sy belofte te hou. En die moeder, haar vermoë om hulle weer te vang. As een dalk buite orde raak, julle weet, sê hulle, dis te veel wilde vuur, ek sal liewer 'n bietjie wilde vuur hê, as hoegenaamd niks nie. Ten minste het jy genoeg plek om jou vlerke te klap, so as een van hulle onder sy boot draai, is hulle nie bekommerd daaroor nie. Kom, dop sy sien, hy gaan nie daar uitkom nie, swiep sy net af, tel hom op haar vlerke,
vlerke en dra hom weer op na genade toe. Dis goeie Calvinistiese doktrin, maar broer, dis goed, reg, dit bring hulle weer reguit op na genade toe. Dra hom op, kry hom op haar vlerke van die woord, sê hier skat, jy's nou van die woord af. Jy gaan af na die verkeerde kant, kom terug en probeer haar nou weer. Neem die woord van God en bring hom weer terug na genade toe. Amen. O, hulle het vertroue. Hulle glo, broer. Hulle het 'n lekker tyd. Klap net en skree en gilling gaan aan. Hou net 'n behoorlike Pinksterlewing. Nou daardie hoenders daaronder weet nie een ding daarvan nie. Kyk daarop en sê, waaroor gaan dit alles? Ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Gaan aan, bly op die grond as jy wil. Ja. Daar is een keer gesê dat 'n boer 'n hen eiers sou laat uitbroei. Laat ons sien, wat is 'n broeisel? 15, ek dink so, 15 is 'n hen broeisel. Ek hoor 'n goeie ou moeder daar buite sê ja. Ek en ma het altyd potlode oral daaroor gemaak, maar sy kon sê of daar 'n vars eier daar binne is of nie, julle weet. Ons moet dit dophou sien, vars eiers het iets beteken. So sy sou die hen 15 laat lê. Boer het net 14 eiers gehad, so hy het teen 'n krans opgeklim en 'n arend se eier gekry dit afbring. Dat onder die hen gesit. Toe dit uitgebroei is, was daar 14 hoenders en 1 arend. Dis omtrent die gemiddel, 1 uit 'n broeisel, dis reg. Dis omtrent hoe hulle loop, omtrent 1 in 'n broeisel. So toe hierdie arendjie gebore is, kon julle voorstel wat 'n snaakse eend hy was in daardie denominasie daaronder. Wel, hy het nie verstaan wat die ou hen rondgegaan het en gedink kloek. Nou julle sien die dae van wonderwerkers by kloek nie. Hy het gesê, wat maak jy? Sy het daar uitgegaan en rondgeskrop, julle weet, op daardie plaaswerf. Ek gaan vanaand 'n sop aan eet, hy almal van julle wat bywoon. Julle weet, alles soos daardie. Wel, hy het nie geweet nie. Hy het nie van daardie soort kos gehou nie. Dit het hom naar gemaak. Almal van hulle het hom gespot. O, ons het almal daardie ondervinding gehad. Het ons nie? Ons gespot. Ek stel my voor die klein wyfie arendjies, daar was iets anders omtrent haar. Sy het ook nie kort geknipte vlerke gehad nie. Sy het lang vlerke gehad, want sy was ek wil hulle nie seer maak, ek het julle te lief, maar broer, partykeer vryf jy die hare nou en dan agtertoe om jou te help. Toe het rondgeloop, julle weet, in sy klein vertjies gesê, wel, waarom lyk ek nie soos die res van hulle nie? Waarom is dit dat ek nie sulke goed soos daardie doen nie? Waarom is dit? Ja, jy is net 'n ander skepsel, dus al sien jy was. Ons was bestem voor die grondeier van die wêreld om arend te wees, nie 'n aasvoël of 'n hoender nie, sien. Daartoe loop julle weet, kry die ou hen daar buite op die mishoop sal aan die ou mooie goed van die wêreld begin krap sê, nou gaan ons 'n hoopel resies onder op die strand hê waar hulle almal gaan swem. Goeiste, kon dit nie uithou nie. Ons gaan 'n banko speletjie in die kelder hou. Daardie klein bingo, dis wat dit is, bingo, ek ken nie daardie soort name nie. Goed, wat is banko? Is dit, miskien was ek verkeerd, bingo, sien, wat dit ook al is, in elk geval, ons gaan dit hou. Daardie arendjie kon dit nie verstaan nie, dit was nie die ding wat hy gevreet het nie, dit het hom net nie reg gepas nie. Het hy so gevoel toe hy daar buite was, man, ek het my goedheid, die goed het gestink vir my, noem julle self Christene. Voor met die kerk 15 minute vroeg verdag om te rook voor hy terugkom op die preekstoel. Het nie reg geklink vir my nie, al die diakens het daar rondgeloop en ek het geweet, hulle gaan uit met vroue in die kerk en sulke goed. Dit het nie vir my soos Christene geklink nie, sien, het net nie gereg gepas nie. So het rondgeloop, hy moes die hele tyd in die agterkant wees, hulle sal jou nooit in niks sit nie, moenie daaroor bekommer wees nie, so nooit. Hulle moet daar buite kom waar hulle soos hoenders lyk, julle weet. So voor hy kom kry rondgeloop deur alles, hy was regtig hy was 'n snaakse kerel. Enige wedergebore Christene gemors soos daardie, enige arend te plek soos daardie is 'n snaakse kerel, dis reg. So hy het nie geweet wat om te doen nie, die kereltjie het nie van beter geweet nie, miskien het ons nie. Het nie van beter geweet nie. Enig weet julle wat, mamma het geweet, sy het 2 eiers gelê, vroeër reën en later reën. Wat het van een van hulle geword? So het sy begin soek na hom. Het sy aangekom, hierdie vlerke geklap, sy het rondgekyk met daardie groot deurdringende oë. Sy kon oral kyk, sy het oor die plaasberg gevlieg. Toe sy het sy gesê, "Seentjie!" Dit het nie geklink soos klok nie. Nee. Hy het sy koppie gedraai en opgekyk gesê, "Dit klink eg, waar het dit vandaan gekom?" Oogpies. En hoe julle die eerste keer wat God ooit met julle gepraat het? Hoorie, gaan my in elk geval holy roller noem, so julle kan net so wel nou begin. Oogpies.
Toe ek die eerste keer sy stem gehoor het, het dit gespreek soos baie water so opgees te langs die rivierstroom op 'n kabbelende stroom, sodat hy kan gaan lê, baie opkyk, kwiste. Het opgekyk en gesê, wat is dit? Het weer oorgekom, sy het gesê, skat, jy's myne, jy behoort in elk geval nie in daardie plek nie. Kom onder hulle uit, sonder hulle af, sê die Here, moenie aan hulle onrein goed raak nie, en ek sal God vir julle wees. Ek sal God vir julle wees, julle sal seun en dogter vir my wees. Sien? Jy behoort nie aan haar, daardie ou organisasie wat sê die dae van wonderwerk is verby nie. Jy's myne, jy's Arend, sien? O, dit klink goed, het hy gesê, ek verstaan daardie soort taal. Yes, sir. Why is the eagle to begin with? Meneer, hoekom? Hy was 'n arend van die begin af. Hy was eintlik arend, het net in die verkeerde nes beland. Dit was al. Ek hoop nie ek maak julle broer seer nie, maar ek vertel julle net nie die waarheid. Dis reg. Baie van hulle is vandag in die verkeerde nes. Hoe gesê in die verkeerde nes, mamma, is dit wat gebeur het? Ja. Is jy my mamma? Yes, I'm your both father and mother, sister, brother. Ja, ek speel jou vader en moeder, suster, broer. Ek is net alles vir jou. That sounds good, Mama. Dit klink goed, mamma. Nou, mamma, wat moet ek doen? Said, I tell you, honey, what you got to do, you got to Dan jump. sê ek, sê jou skat, wat jy moet doen, jy moet spring. Jy moet spring, jou voete van die grond afkry, en dan net daar die vlerkjes van jou klap. Hulle net klap so hard as wat jy kan. You can rise, because you're an eagle. So you got long... Jy kan opstyg, want jy is 'n arend. Sien, jy het lang vere. Vlieg, spring net van die grond af en begin jou vlerke baie hard klap. Ek sal jou kry. And he jumps up this little eagle. En hy het opgespring hierdie aandjie wat uit daar in die nominasie uitgekom het en 'n eislike groot klap 4 of 5 keer gegee en net op 'n plaaswerf paal geland reg in die middel van 'n Pinksterdenominasie. You can't organize Pentecost. You can't deny it. Jy kan nie Pinkster organiseer nie, jy kan dit nie denomineer nie. Pinkster is 'n onderpinning, nie 'n organisasie nie. Dis vir julle Methodiste, julle Baptiste, julle Presbyteriane. Probeer heininge daarom trek, maar dis nie so nie. Arend sal reg daar bo oor vlieg. Sekerlik hulle doen dit. Moenie enige aandag daaraan gee nie. Mother come down here. Hy het hier verbygekom en het gesê, mamma, doen ek nie goed nie, kyk waar is ek nou, mamma? She said, Sonny, you're Sy het gesê, seentjie, jy sal hoor as dit bespring of ek kan jou nie eers kry nie. Daar het sy weer afgesweep, hy het sy voetjies in die lug opgegooi, sy perk begin klap so hard as wat hy kon, en voor hy kom kry het homself voel, lig op, totdat hy die melkbid weggetrek het. Amen. Toe kon hy self vlieg. Toe hy hoog genoeg gekom het, kon hy self vlieg. Broer, dis wat die probleem is met die kerk vandag, dit het nog nooit hoog genoeg opgestyg nie. Net om uit in die organisasie of so iets te kom, om uit te vind of dit kan vlieg of nie. Ja, meneer. Hoe weet jy kan nie vlieg nie? Gebruik jou vlerke, halleluja, spring daarin, gaan klap jou vlerke en vind uit. Jehovah will catch him. I'll bury him up on eagle wings. Amen. Jehovah sal jou vang, ek sal hom oplig op arendsvlerke. Oh, my. Amen. Wow, shoo, My. wiste. I find many people who can't understand why we are so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Yes, sir. Ja, meneer, oog, wiste. Jordaan oorgesteek na lieflike Kanansland. Dis soos hemel vir my. Is that right, brother, sister? Aren't you glad you're an eagle today? Jehovah Eagle with us. God, Jehovah Eagle. Is dit reg, broer, suster? Is julle nie bly julle is 'n arend vandag nie? Jehovah Arend met ons God, Jehovah Arend, hy's met ons. I love him, don't you? Let us bow our heads. He just said Ek something. het hom lief en julle kom ons buig ons hoofde. Hy het net toe iets vir my gesê. How many in here? Hoeveel hier binne wil graag wegvlieg van die ou aasvoëls en nes op uitgaan in Christus in vry lewe in die gees. Steek julle hande op en sê, bid vir my, broer Brown. Oh, just look at the hands. O, kyk net na die hande. Salig is hulle wat honger en dors. Hierdie mag 'n baie kree boodskap gewees het, kerk. Dis kree omdat ek geen geleerdheid het nie. Ek's nie 'n teoloog nie. Just a little rude ways of how I watch nature and know God ordained nature. So, he's Net 'n God. kree maniertjie van hoe ek die natuur dopgehou het en geweet het God het die natuur verordeneer. So hy's God, hy's steeds hier. Hy weet alles.
Just being silent a moment. I want to see what He wants me to do. Just be in prayer, Lord. Be merciful to me. I'll raise my hand. Take my hand and lift me up above. Wees net in stil vir 'n oomblik. Ek wil sien wat Hy wil hê ek moet doen. Wees net in gebed. Here, wees my genadig. Ek het my hand opgesteek, neem my hand en lig my op bo die skaduwee net nou. How great Thou art. How great Thou art. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Is Hy nie wonderlik nie? Just bathe now. The message is cutting and bruising. Just bathe in His sweetness. Baai nou net die boodskap sny en kneus, baai net in sy soetheid. Sweet as me on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Oh, Jesus, let it pray now silently in your heart. Let the Holy Spirit soak right into your soul. Bid nou net saggies in jou hart, laat die Heilige Gees reg in jou siel insink. Say, Lord, take me as I am. See, there's nothing I can do now. He has to do the rest of it. Just pray. Sê, Here, neem my soos ek is sien. Daar's niks wat ek nou kan doen nie. Hy moet die res daarvan doen sien. Bid net, sê Vader, bid net saggies in jou hart soos jy wil bid. You raise your hand, say, receive me now, Lord Jesus. I want to be an eagle. I want to fly away in the glory of God, be in His power. Julle wat julle hand opgesteek het, sê, ontvang my nou, Here Jesus, ek wil 'n arend wees, ek wil wegvlieg in die heerlikheid van God, in sy krag wees. Ja, There is a fountain, daar is 'n fontein, drawn from Emmanuel's vein, getrek uit Immanuel se are, where sinners waar plunge sondaars gedompel onder die vloed, lose all their guilty stain. al hulle skuldvlekke verloor. Just praise Him. Bid nou net. Hoe wonderlik. Hou julle nie net daarvan om daardie baie gevoel te koel nie. Hierdie is waarvan ek praat. Ek staan net hier met tone opgetrek en my hande styf getrek. Gees van God wat in die gebou beweeg. Laat dit diep insink sodat mense net kan dink vir 'n oomblik. Dink hierdie gedagtes. Wie is ek? Weet ek sal deur hierdie dag lewe? Waarin sal ek gaan as God my lewe neem? Ek ken nog God se waarheid. Amen. Dink net. Die soetste gesig, hou jou oë toe. Ek hou net iets dop in die gebou, sien die heiligheid God wat nou sy nes maak reg onder in jou hart wat nou die woord inbring daar plaas. Dis Christus dieselfde gister en tot in ewigheid wat dit in jou hart laat nes maak. Ek is hy wat was, wat is en sal kom, dit in jou hart te laat nes maak sien. Hoe soet is U? Het julle hom lief?
Julle wat hom voel en voel dat hy nes gemaak en 'n paar woorde geplaas het, en iets in jou hart wat jy weet jy hier kan uitgaan as 'n beter persoon. Dat jy nou arendvitamine in jou hart het wat jou arend sal maak, glip baie versigtig jou hand op na hom toe, dis reg, sê jy, ek glo Here, U sal my 'n arend maak deur die genade, ek's nie waardig nie, maar ek is 'n arend van nou af. I can fly, I don't care what, as long as I look at your great word here and say, you're the same, I believe you're the same, I believe you with all my heart. God seën julle, ek kan vlieg, ek gee nie om wat nie, solank ek na U groot woord hier kyk en sê, U is dieselfde, ek glo U is dieselfde, ek glo U met my hele hart. Sweet thing. Daardie soet gevoel. Ek het pas opgelet wat net reguit na my toe kom daar die engel van die Here, daar die lig. I know it was here somewhere. It's near the platform now. Ek weet dit was hier iewers, dis nou naby die platform, ek neem elke siel hier binne onder my beheer in die naam van Jesus Christus tot die eer van God. I want you to have faith now to believe. No doubt, have faith. I raise your head up for your ease. Ek wil hê julle moet nou geloof hê om te glo, moenie twyfel nie, hê geloof. Nou lig julle kop baie stadig op, kyk nou hiernatoe. Jehovah Eagle. Jou hoof van arend, sy groot krag, 'n arendjie is sy nageslag, is dit reg? The things that a father eagle does. Dinge wat 'n vader arend doen, sy klein arendseentjie doen dieselfde, is dit reg? If Jehovah Eagle, then his son Eagle. Sy hoof van arend, dan sy seun arend, sien wat ek bedoel, sy dogter arend, hulle is almal dieselfde, is dit nie reg nie? I guess there was at least Ek reken daar was ten minste 40, 50 hande of meer wat opgegaan het, net 'n paar minute gelede, asked them to stand. vir verlossing. Voor ek hulle vra om te staan, Gees van die Here kom nou in die gebou in. Ek het dit reg agter hier binne iewers dopgehou in daardie seksie daar, dit het beweeg in daardie rigting, bly beweeg en toe het dit opbeweeg oor die platform gegaan, afgegaan en in daardie rigting gegaan, toe het ek dit sien verdwyn hier agterin en dan weer reguit opkom na hierdie kant toe, het reg rondom oor die gebou gegaan. Don't tell me I don't know what I'm talking about. I do. Moenie vir my sê ek weet nie waarvan ek praat nie, ek weet waarvan ek praat, dis I hier. believe what he meant. Ek glo wat hy daarmee bedoel het, dat hy reg deur die hele gehoor gegaan het. Dis reg. He loves you. Hy het jou lief, hy wil jou hê, hy wil hê jy moet hom dien. Jy is syne, hy is joune. Hy is jou Here, jou verlosser. Now, there's only one thing you can do. Nou daar's net een ding wat jy kan doen en dis glo, dis al. Dis die enigste ding wat jy kan doen, jy glo en dan bevestig God jou geloof deur vir jou die Heilige Gees te gee. Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, maar God het hom die skild van die besnydings gegee om sy geloof te bevestig. Solank jy nie die Heilige Gees ontvang het nie, jy mag geloof hê, dis reg, maar God het dit nog nie bevestig nie. And when you're sealed until the day Jy verseël is jy verseël tot die dag van jou verlossing. Efesiërs 4:30 bedroep nie die Heilige Gees van God nie, waardeur jy verseël is tot die dag van jou verlossing. Is dit nie wonderlik nie? Ja, nou, hy red nie net nie, hy genees nie net nie, maar hy red. I watch that spirit as Hou daar die gees dop so dit beweeg. Nou, jy moet in 'n sekere toestand wees, sekerlik. Almal van ons is nie so gemaak nie, dis presies reg. Dit was so in die Bybel, dit was beslis sien altyd, maar ek het hom dopgehou. now it's back again. Nou, dit is weer terug. Ek kyk nou reguit daarna. Daar is dit weer. Net sê die regte woord, sê net die regte ding, dis wat jy sê. Hoeveel het die boek gelees of ek reken dis in bandopname, waar hierdie nuwe bediening net, daardie vrou net die regte ding gesê. Ek het gesê, vra nou enigiets wat jy wil en kyk op God dit sal doen. Hy sal dit sommer nou vir jou gee. Ek gee nie om. Gesê, wat moet ek vra, broer Branham? Ek het gesê enigiets wat jy wil hê. Ek het gesê, hier sit 'n krepel suster, jou vader en moeder is arm, jy het nie enige geld nie, jy is 'n weduwee. Wat wil jy hê? Sy het gesê enigiets. Ek het gesê, vind uit of dit reg is of nie.
Dis die nuwe bediening wat het opbeweeg. Ek het hier gestaan per 15-20 minute en daarvoor gewag sien. Sê net wat jy wil sien. Hy moet my eers sê. Ek het gesê, Suster Hetty, sê net wat jy wil. Hy het gesê, die grootste begeerte van my hart is my 2 tienerseuns daar, dat hulle gered mag word. Ek het gesê, ek gee hulle vir jou in die naam van Jesus Christus. Hulle het oor haar skoot geval net daar, sien. O, sulke goed het gebeur. As julle kan glo. This lady sitting right out here, praying. She got a nervous breakdown. Hierdie dame wat net hier sit, net hier buite wat bid, sê het 'n senuwee ineenstorting gaan. No hope for her, they don't think. She's from Mississippi. Hoop vir haar, dink hulle nie. Sy's van Mississippi. Right. You might know. Your father's sick too, isn't he? Dit reg, dat jy mag weet, jou vader is ook siek, is hy nie? He's a preacher, isn't he? Hy's 'n prediker, is hy nie? That's right, raise up your hand. I deliver you in the name of Jesus Christ from that breakdown. Go, you're healed, Miss Hanson. As dit reg is, steek jou hand op. Ek verlos jou in die naam van Jesus Christus uit daardie ineenstorting. Gaan en jy's genees, mevrou Hanson. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Vra haar of daardie dinge nie waar is. Are they true, lady, or wave your hand if that's right? Are we strangers, wave your Waar hand? dame, wyf jou hand. As dit reg is ons vreemdelinge, wyf jou hand. What did she touch? What is it? Oh my, same yesterday, today, and forever. Things I do shall you also. Are you believers? Sy aangeraak. Wat is dit? O, goeiste, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Is julle gelowiges? Kan jy slaap wanneer jy huis toe gaan van die kerk af nie? Kan jy, dame? Ek sien jou daar lê, ronddraai aan die beweeg. Gisterand het jy 'n vreeslike nag gehad. Het jy nie? Reg? You believe me to be God's prophet? Glo jy dat ek God se profeet is of diensknegt? Jy glo. Glo jy met jou hele hart goed? As jy so glo, wat kan ek doen om jou te help? As ek vir jou sê verlos, glo jy dit? Waar dit donker oor jou was, het dit lig geword. Your name's Miss Hooser, all right? You can go back home. Jou naam is mevrou Hoeser. Goed, jy kan teruggaan huis toe en gesond gemaak word Jesus Christus. Jy wat langs haar sit, jy was baie gaaf om aan haar te tik, om haar te laat weet dat dit sy was. Het jy nie aan daardie dame getik, haar vertel nie? Ek het gedink jy het haar vertel van. Well, you got something on your mind, so if you, that's right. You believe God will work the miracle? Al dink jy aan iets as jy, dis reg. Glo jy God sal die wonderwerk doen? Goed. Daardie alkoholist sal gesond gemaak word as jy sal glo met jou hele hart. Jy bid al vir 'n lang tyd vir jou broer. You believe with all your heart? Now, folks, this is not playing church. This is the power of the Lord God. Glo jy met jou hele hart? Nou mense, hierdie is nie kerkspeel nie, hierdie is die krag van die Here God. Hier sit 'n bejaarde dame wat daar oorkant toe kyk, sy kan nie net presies verstaan waaroor dit alles gaan nie. Hierdie dame wat net hier agter sit. Daar dit hang, dit kan nie. Ek weet nie nodig om dit vir julle te vra nie. Ek kyk na die lig wat reg bo haar hang. She's afflicted, she's sick. She's got Proef sy siek, sy het nierprobleme, hartprobleme, sy mis nou mevrou Weer. Glo jy met jou hele hart, God seën jou, staan op jou voete en word genees. Nou as ek jou nie ken nie en jy ken my nie, waar jou hand heen en weer sodat die mense sal weet. Was alles wat hy jou vertel het net die waarheid? As dit reg is, wyf, staan op jou voete sodat die mense sal weet dat dit waar is, alles waar gesê is, ek en jy vreemdeling is. Halleluja, stap uit in die blou lig in en klap julle vlerke. Amen. Halleluja. Wat daarvan is jy, Arend? Is jy gereed vir jou vlug? As jy gereed is vir julle vlug, staan op julle voete en eis julle genesing en julle verlossing. En al die res wat julle nodig het, ek gee nie om wat verkeerd is nie. Kom aan, Arendjie, staan op en vlieg weg van hierdie aardgebonde honderdenominasie af hier. Here God, o God van die hemel, stuur die Gees en die krag in elkeen in Jesus Christus naam.